Welcome to Legacy Conversations, a channel where we preserve military memories and history. Greetings, folk. Dag sê. Thank you for joining me here for a very quick one. Koos and Rebecca have graciously invited me to leave you a link, wherever we put the link, to my Buy Me a Coffee page. Yes, please, if you're happy with the edit of this, or if I occasionally host a video, I'd appreciate your feedback and or you buying me a coffee, a beer, a glass of wine, or even maybe a small whiskey. But I'm going to categorically state, for the Legacy Conversations where this gets used, all that money is going to be reserved for a very special project, of which you will hear all about soon. So thank you very much. I do appreciate your contributions. Thank you, Donkey. Bye. Hallo mense, ons is terug en ons het vir kommandant Adspies hierso. En mense, ek is lus om Afrikaans te praat, so ek het die kommandant gevra dat ons Afrikaans praat. Die YouTube ouens sê vir my, jy moet net 'n knoppie op 'n ding druk en dan kan hy oorgaan in Chinese of Engels of paar ander goed. Of dit nou so is, weet ek nie. Maar ek is lus om Afrikaans te hoor, soos julle weet hier by die huis, ek hoor net Engels en Frans, as Rebecca moedig raak en dan praat sy het so vinnig dat ek het glad nie verstaan nie, maar ek weet daarom wat om terug te sê, normale iets is oui, j'ai regret, ja, nee, ek is jammer, ja, maar hoe, ja, ek is lief vir jou, of anders hy, want sy heeltemal vriendelikheid self. Kommandant, baie dankie dat jy teruggekom het na ons is baie bly dat jy hier is, en ek dink ons gaan nog 'n paar episodes met maak, want ek het van die stories gelees wat natuurlik ook in die boekformaat is, en ons gaan praat oor die boeke ook, manne, ons het nie vergeet daarvan nie, asseblief. Ek weet nie wat die woord in Afrikaans nie, subscribe, klik daai bel, daai ding, jy weet daai klokkie ding, so dat julle weet as hierdie goed uitkom, dat julle kan weet van die boeke en die goed as dit daar is, want wat ek gelees het van die kommandant se boeke is fantasties, is werklik 'n lekker leesstories en al die korte stories is ook vir my, ja, is net lekker man, dit is soos dit vat jou sommer na 'n ander wêreld. En kommandant, weer eens, jy kan ons vertel 'n bietjie van die staaltjies van die lewe en die vlugte, die verskillende missies wat jy gevlieg het, wat jy dink ons sal interessant vind en vir die nageslag. Okay, Koos, ja, net soos gesê het, jy weet, so my een video van my, ek begin met, jy weet, eers as 'n navigator, waarna ek nou die vlieënierskursus gedoen het, toe ek Cessnas toe, begin 42 geskader, en dit was nogal 'n interessante tyd daar gewees, jy weet, jy moes sekere dinge doen met daai vliegtuig, wat natuurlik die civies nie gedoen het nie, jy weet, laag vlieg en slegte area landingsvelde, en in die nag met voertuigligte land en boodskappe optel met so 'n groot anker tipe, amper so groot hak, so 4-punt hak wat jy die boodskappe op die grond opgetel het. So dis nogal interessante goed gewees. Maar in elk geval, ek dink ek het beskryf ook my eerste tripie op grens toe. Normaalweg sou die ouens met die vliegtuie op die flossies opvlieg, maar ek moes 'n vliegtuig vervangingsvliegtuig opvlieg. So het baie Keetmanshoop opgevlieg, so 8,5 uur. Alleen in daai vliegtuig, en jy weet, ou se tubes raak so 'n bietjie vol op kolle, jy weet, as jy so lank vlieg, en dan soek jy nader aan plekke. Ek het amper op 'n kol daar by Hakskeenpan gaan land, net om te bietjie ontslae te raak van extra fuel. Maar in elk geval, ek is toe deur in Roente gekom, en die Jakkalsgat, so ek sê, die Jakkalsgat was die by mekaar klomp plek. Ons het nie daai tyd, daar was nog nie TV en kameras was nie daar nie, so dit was eintlik maar die groot by mekaar komplek was die Jakkalsgat, 'n wonderlike gebou,
Almal van daai dae sal die Jakkalsgat baie goed ken. Ons het daar is 'n multigebou gewees. Jy weet, dit was 'n inklaarplek, dit was 'n stoorplek, dit was ons kroeg, dit was die onthaalplek as hy entertainment trips opgekom het en so aan. En verder het ons daar in sulke 3 tente die ligbemanning, daar's nie veel ligbemanning gewees. Dit was 4 van ons Cessna drywers. Eintlik net 3. Een was altyd vir 2 weke op Serpa Pinto gestasioneer. Die ander 3 het daar die hele bos vol, jy weet die suidelike area vol gevlieg, plus baie oorgevlieg in Angola. Jy weet, ons het daai tyd, die leer was nog meestal in die kampe gewees. Die polisie het die patrollies buite gedoen. Ons het nogal so 'n ou simpel sonkie gehad, jy weet, die lugmag, ons is anderste mense, en ons het gesing van, have you ever been to a little town called Runtu, where the Pongos run around and scream all day, but they've never gone across the Okavango, and as fighting men we know they're up to shit. Nou, dit was daai tyd gewees, want hulle nie uitgegaan nie, maar laat ek vir jou sê, daai selfde manne, daai Pongos, het later van tyd groot jobs gedoen. So, dit was maar die eerste oogopslag. Jy weet, ons as vlieëniers, of die mense wat die vlerke dra, die vlieëniers en die ingenieurs, en almal, selfs die mense met die halwe vlerke, ons is anderste mense. Ek weet nie hoekom nie. Ek het jare gelede het ek 'n kursus gedoen deur die Universiteit van Suid-Kalifornië, vliegveiligheidskursus en administrasiekursus. En daar was een van ons professore wat ons opleiding gegee het, was ou met die naam van Chater Mason. En hy het 'n tesis geskryf oor vlieëniers, eintlik almal wat vlerke dra, en hy het gesê hulle is anderste. Vir een of ander rede, maar hy kon nooit uitfigure of hulle anderste is omdat hulle vlieg, en of hulle die anderste soort mense is wat gaan vlieg. Maar hy sê hulle is nie. Hulle is regtig anderste, en deur my eie ervaring kan ek vir jou ook sê, ons is anderste, ons is, ek weet nie, daar is 'n klomp, ek wil amper sê paar slegte karaktertrekke ook onder ons is eie geregtig, ons is redelik stout, ons is baie keer, kan ons maar onverskillig wees, maar wanneer jy vlieg, is jy professioneel, dan doen jy alles soos dit moet. Maar in elk geval, so ek sê, ons het die Pongos my harde tyd gegee, al was ons maar min van ons. Dit was die 3 Cessna drywers wat gereeld in daai tent was, en so 4 of 5 Alouette drywers, die chopper manne, en gewoonlik die 2 Dakota manne. So ons was omtrent die enigste lugmag mense tussen 'n moerseklomp Pongos. Ons het ons eie wildtuintjie ook daar gehad. Veral die chopper manne wat gereeld rondkom, jy weet wat baie maklik op 'n plek kan land as hulle diertjies sien. Hulle het so 'n klompie bokkies gekry, klein bokkies wat ons daar groot gemaak het. En onder andere, een van die goed wat ons daar gehad, was Austrys, 'n groot Volstrys. Hy was aanvanklik nie so groot nie, maar natuurlik het die lugmagmanne daai Volstrys baie stout geleer. Hulle het hom eintlik geleer om die Pongos te haat. Pongos het nie gehou van Austrys nie, want hy het hulle harde tyd gegee. Maar Austrys was altyd by ons, tussen ons rondgeloop. Nou, so tussen vlugte het ons maar daar tussen die tente gesit en wag vir iets om te gebeur, dan sit iemand kaart speel. Nou, Strys het 'n manier gehad, Strys was baie lief vir vierhoutjies. En enige blinkgoed natuurlik. Dan sit ons maar daar en kaart speel en ons dobbel met vierhoutjies, jy weet die ou boksie vierhoutjies lê hier langs jou. En dan as jy so opkyk, dan sien jy, daar kom Strys aan, maar jy sê nie vir die ou wat oorkant is, nou, hy het nou sy rug nou Strys toe, hy hoor hom nie, daai Strys het so stil soos 'n spook geloop. En terwyl die ou so speel, dan kom daar skielik so 'n lang nekkie oor sy skouer en hy gryp die vierhoutjies. Dan maak hy ou homself amper nat. Maar in elk geval, dan het ons die katte gehad. Ou Ballas die kat, so groot grys kat. Dis is seker die grootste kat wat ek in my lewe gesien het. Hy hoog op die skouers, lager op die boude, maar die rede hoekom hy Ballas genoem het, kon jy baie duidelik sien van agteraf. Hy was geseënd. Nou, Ballas was die koning. Niemand, eintlik 'n sultan. Niemand het met hom rondgeneek nie. Hy het oral op die kamp rondgeloop, net waar hy wou.
En die klomp katte was almal sy concubines. Sy favorite ene was ou Cooking Fat. En ek vir jou gesê het, nou. Maar Ballas het so 'n legende geword. Ons het uiteindelik vir Ballas, toe Ballas uiteindelik dood is, het ons vir hom 'n militêre begrafnis gegee, 'n flypast, en sy as is uit die vliegtuig uitgestrooi, uit 'n Cessna uitgestrooi. So dit was werklik 'n legende. Die ouens van daai tyd sal onthou van Ballas die kat. Wat 'n wonderlike dier. Maar in elk geval, dan het ons elke kort oor die grens, ons is hier, ons en die choppermanne en natuurlik die dekmanne, eintlik net die lugmagmanne wat oor grens geopereer het van tyd tot tyd daar in Angola. Ons is opgevlieg na plekke soos Vila Nova de Armada, daar die Portugese gunboat gehad, wat op en af hy rivier geseil het. Die ding het op 'n kom met 'n storm daar losgebreek. En hy het afgespoel met daai rivier en die wrak van die ding het op 'n kol lank daar naby Bekani gelê. Maar in elk geval, dit was die Portugese se storie daai tyd. Ons het daar rondgevlieg. Alles wat ons gedoen het was laagvlieg. En ek praat van ultra laag. Ja, daai vlieg is dan die lekkerste vlieg hoor. En vlieg jy kyk die diere so vierkantig in die oë. Jy trek op vir die buffels en die olifante. Wel baie keer gewonder as jy 'n engine cut sou kry daarna by 'n olifant. Hulle sê want hulle kon de moeren raak vir hierdie vliegtuig wat so om hulle rondjaag. Maar in elk geval, so het ons, as jy oor kan die rivier was, het jy Portugese klere gedra en Portugese uniform. En jy het eintlik vir die Portugese gewerk, jy het hulle rantsoene aangery. Van 'n rantsoensstorie, so moet ek ook vir jou vertel. Hulle daai ou Cessnaatjie al sy sitplekke uitgehaal, behalwe jou vlieënier sitplek. Dan is daai vliegtuig gepak met rantsoene. Dit gewoonlik begin met sulke polystyrene bokse heel onder. Die goed was vol, ons het altyd gesê is vrotvis, maar as 'n bakkeseira is 'n tipe van 'n vis wat hulle in 'n olie inlê, en dan word die goeders nou soontoe gevat. En bo op hierdie bokse word daar nou vars groente en vrugte gepak. En heel bo word vars hoenders gestuur. En ek praat van vars hoenders, hulle is nog lewendig. Hulle is so twee se voete aan mekaar vasgebind, dan word hulle daar bo op gesit. Nou, maar jy weet, as jy somer daar oor Angola vlieg, en jy vang so 'n stampie, dan fladder daai klomp hoenders daar rond, en dan moet jy hulle so half terugdruk waar hulle was, en skere en allerlei plak wat hier rondvlieg. Nogal interessante vlugte gewees, en ja, die goed gaan laai jou af op al die plekke, soos by Lupiri. Ek het gepraat oor Lupiri, van die bloody Portugese majoor wat die kat geskiet het hier oor my hele dashboard. 'n Stuk bacon wat daar gehang het. Dit was nogal heel interessant. Maar daar was hele klompie van daai vliegveldjies, en baie van hulle was klein grondstrippies. Jy weet, ek het al 'n paar keer hier op Google Earth het ek probeer hulle opspoor. Party van hulle, omdat jy weet waar hulle was, kan jy nog die skaars amper op die grond sien, maar nie veel nie. Ander goeders het mense nie weet nie. Jy weet, by Begani, noord van Begani, voor Begani eintlik bestaan het, was daar 'n vliegveldjie gewees met die naam van Baboato. Die vliegveldjie noord van Begani het so dwars oor die kaplyn geloop, die grenslyn. Met ander woorde, 'n stukkie van hom was in Angola en 'n stukkie was in die Caprivi. Maar daar was eintlik nie veel meer as Land Rover rats, jy weet, maar ons is geleer met die Cessna, en die Cessna was 'n robuuste vliegtuigie. Hy kon daai punch vat, hy het nogal daar gaan land. So dit was van die goeders wat ons gedoen het met die Cessna, die wonderlikste vlugte. Jy weet, ons het, baie van hom was komsvlugte, klomp Casavec vlugte, veral vir die plaaslike bevolking gedoen. 'n Paar keer in Angola, Casavec sang vlieg in die nag. Nou, mense wat nie Angola in die nag gesien het, sal nie verstaan hoe donker dit kan wees nie. En sit jy alleen in daai vliegtuigie, dis so swart soos die nag buite, en jy hoop jy kom op die regte vliegveld uit, en so het vir jou gesê, daar's nie altyd die regte soort bakens nie. Trouwens, ons het op 'n kol daarbo gevlieg met Celtics Road Maps. Daar was nie kaarte vir daai goed nie, tot Jarrick later van tyd hulle dit genoem sketskaarte, groen kaarte.
Mense daai goed is nog, was bloody accurate. Hulle daai goed gemaak, die lugmag se Canberras het die lugfotografie gedoen en daai kaarte is geskets vanaf daai fotografiese materiaal en hulle het kaarte gedruk met die goed. Jy weet, ons het 'n redelike sterk vermoë gehad in die lugmag. En daai kaarte, jy weet, in Suidwes, daai area, dis areas wat hulle praat van Umarambas, dis amper soos 'n duine, die goeders lê amper reg oos-wes, jy kon daai goeders volg, en daai kaarte het dit nogal redelik vir jou uitgewys. So dit was, kan ek nou maar sê, dit was Ops Paulo, wat vir ons in Suidwes, jy het oral daar rondgevlieg, so ek sê, Casavex in die aand gedoen, partykeer, en hoop jy raak nie verdwaal nie. Dit met 'n enkelmotorige vliegtuig is, veral as jy dink vandag, burgerlugvaart laat nie 'n enkelmotorige vliegtuig toe om in die nag te vlieg nie 'n piston ene nie. Jy weet, hulle sê dis te gevaarlik, want sou jy engine verloor het, jy kan nie noodlanding doen nie. Maar ons het dit gedoen. Gelukkig het ons nie noodlandings eintlik gedoen nie, of iets oorgekom nie. En die ander ding is, as ek nou dink, jy weet, daai tyd, ons het so elke halfuur, het jy vir Dayton, wat ons beheer het, radio, dis nou op HF, dan het jy geroep Ops Normal. Dan weet jy, jy's okay. Maar tussentyd, jy weet, ons vlieg laag en jy vlieg oor panne en draai met riviere weg, so daar is eintlik nie 'n roete wat jy vlieg nie. As jy nou nie Ops Normal roep nie, en die ou sou jy gaan soek het, sou hulle bloody gesukkel het om jou te kry, want jy's nie noodwendig op 'n erkende roete nie. Ook ons tye van opstyg, jy weet, jy het geland op 'n plek, dan het jy miskien 'n ete geëet daarso, of jy het snaaks genoeg, partykeer het ons 'n bier gedrink. Ons was toegelaat om 1 koeka 'n dag te drink, want die water was ondrinkbaar. Jy weet, jy het meer skade gedoen as jy water gedrink het, so jy kon 'n koeka bier, Portugese bier gaan drink, cerveza. In elk geval, so het ons geoperate daar, maar wonderlike tye, jy weet, as ek vir jou sê, die kameraderie wat jy daar gehad het, so daai lugmagmanne, ons het mekaar ondersteun, in die aand het ons daai kroeg redelik goed beset, want drank was goedkoop, ek dink jy het 5 sent per tot vir drank betaal, en ek dink op daai stadium was dit so 14 sent vir 'n pakkie sigarette, so meer jy gedrink het, en gerook het, hoe meer het jy gespaar. So, dit was goeie tye. Maar in elk geval, jy moes so 2 of 3 van daai toere gedoen het in Suidwes, dan het jy so dan het jy nou, sorry, ek het net daar voor dood gedruk, en dan sê Rhodesia, Rhodesia het hulle genoem Ops Rampus. En in elk geval, om daar te gaan vlieg, jy het nou eers van Spots af oorgevlieg, Pretoria toe na Wagtehuis, die polisie hoofkwartier, en daar het hulle vir jou al jou gewere, polisiegewere, polisieammunisie, of polisiepistool, P38, wonderlike pistool, en daai simpel Hamka, Heckler en Koch, submachinegeweer, die was nou jou wapens wat jy so toegevat het. Dan ja gekom, Rhodesia het ons 4 Cessnas gehad, wat in rotasie, een was op Gwelu, gestationeer, en een was dan op Wangi, in die Wildtuin gestationeer, en een was by Kariba, en een by Salisbury. So jy het nou, elke 2 weke het jy 'n omruiling gedoen, dan, so jy nou goed rondskuif. En ons is natuurlik in SAP klere gewees, maar ons is nie met die SAP eintlik saamgewerk nie. Ons het met die Rhodesiërs saamgewerk. Hulle was die mense, hier en daar het jy wel met die SAP te doen gehad, maar meeste van ons vlugte was vir Rhodesia. Jy weet, ons het baie ingevlieg na plekke soos Mukumbura, ek dink Mukumbura het ons genoem die trein, want hy het so 'n reeks bergies gehad, so aan die kant, het amper net gelyk soos 'n lokomotief. So Mukumbura het ons baie gevlieg, en dan na Darwin en Centenary. Dit was die 2
noem dit nou maar hotspots daai tyd. Jy weet, dit is werklik waar baie terroriste aksie was. Wangi nie so baie nie. Wangi was baie interessant in die sin dat ons het baie wildweg gesien, want dit was eintlik in my dorp oorspronklik gewees, maar die vliegveld is by Wangi National Park. En dan Kariba. Kariba was wonderlik. Kariba was die toppunt van alles. Jy weet, jy het Kariba toe gegaan. Jy het seker so die vliegveldjie wat hulle noem het FAF, hulle noem die goed as FAFs, Forward Airfield. Hy was seker so 'n stuk of 10, 14 kilometer weg van die dam of die dorpie by die dam. Dorpie se naam daar het hulle genoem Kariba Heights. Nou ons het daar gesit, jy's heel ver weg en natuurlik aanvanklik het ons nie eindig vervoer gehad nie, maar ons het die wonderlikste tegniese personeel gehad. Jy weet, ons het genoem die techs, die ouens wat na jou vliegtuie omgesien het. Daai ouens kon enigiets doen. Ons het ouens gehad so Sahara, wat is Sahara se van, in elk geval in Fats Boysen. Daai ouens het 'n ou polisie Land Rover, en die polisie het ding gerol, en hy was eintlik afgeskryf. Maar hulle daar, een van die long wheelbase Land Rovers, hulle daai ding gekry en hulle gepanelbeat en spares op kolle gekry vir die ding, en die ding het ons geroep die Passion Wagon. En as ons nou nie gevlieg het die aand, dan ry ons uit na die dam toe, en daar was altyd, met die Vaikant het gereeld ingevlieg daar met passasiers tot die Vaikant afgeskiet is, 2 kort na mekaar. Ek was daar gewees op daai stadium. In elk geval tragiese storie, ons kan daaroor praat. Maar in elk geval, hierdie Passion Wagon het ons uitgery in die nag, nogal interessant. Daar was baie olifante op daai pad, en 'n olifant is 'n snaakse ding. Hulle like die teer in die nag. Die ding is 'n bietjie warm. Nou ry jy met daai Land Rover en skielik doem hierdie groot swart kolossie voor jou op. En dan moet jy maar stil hou. Jy kan nie vir hom hoeter blaas nie. Hy sal dalk vir jou half kwaad raak, en hy's groter as jy. So jy los hom maar met rus. Maar ons het baie uitgereis soontoe. Ons het ook, daar het ek geleer ski, snaaks genoeg. Nou, hoe dit gebeur het, is eintlik 'n destyds op Potch, as daar ou gewees, ou Samuel Norman Harris. Dink Norman Harris as jou se naam. Norman Harris het vir ons geleer, die vliegtuie moet jy elke aand, of elke oggend moet jy die sekere hoeveelheid brandstof aftap, want daar kom water in die tanks in. Nou water is swaarder as die fuel, so wat gebeur, as daar water, as het nou gereën het en as water in die tanks, die water gaan lê heel onder, so daar is sulke plekkies wat jy nou so 'n buisie indruk en tap jy hierdie water af, en dit gooi jy nou op die vloer uit, maar daar kom natuurlik so 'n bietjie petrol daar saam mee deur. Nou Norman het altyd gesê, ou moet nie die grond besoedel nie. Toe het hy altyd 'n kan saamgevat, 'n redelike groot kan, het hy die petrol afgetap, en die het hy in sy, hy het so groot Valiant voertuig gehad, een van hierdie V8 Valiants of V6, ek kan nie onthou nie. Maar die Valiant het net op greeners geloop. Daai fuel was ek groen gekleurde fuel. Maar in elk geval, toe ons nou in Rhodesia was, het ons nou hierdie ding ter harte geneem, so ons het ook altyd hierdie fuel afgetap, so 'n bietjie meer robuust as wat nodig is, en jy so groot kan gehad, wat jy het by mekaar gemaak het, en die het ons van tyd tot tyd dan na Kariba toe gevat, waar daar ouens was met motorbote. Nou, dan het ons hulle die fuel vir hulle gegee, dan kon ons gaan skeet. Want daai tyd was Rhodesia sterk sanksies, jy weet, op brandstof. Op die TV het jy so dit hier gehad wat gesing het, don't drive, Rhodesia draai, jy weet, so het dit geklink. So jy het dit tot oorvoerings gehoor. So ons het daar geskie met Suid-Afrikaanse petrol, het die Cessna getap. Ons het baie, ja, dit is, nou sê maar, die dinge bietjie misbruik ook op 'n kol, maar ek dink ons het dit verdien. Maar Rhodesia was interessant. Die eerste keer wat ek gehad en 'n vliegtuig gekry het, was in Rhodesia, en dit was op 'n paar keer, een keer naby Shirundu, wat ek van Kariba af gepatrolleer het, al met die rivier af, oorkant die grens is daar
'n plekkie nou, jy patrolleer, jy gaan kyk maar bietjie seekoeie ook, so jy is half in die middel van daai rivier af, en toe die bliksems op my geskiet. In elk geval, ek het van toe af, ek so 'n bietjie verder weggevlieg, maar die gate was daar gewees, op Kenyemba het ek ook koels gekry, en dit het 'n bietjie erger gewees, die engine bietjie seer gemaak, en ek het uiteindelik haar force landing gaan doen, maar op die vliegveld, een keer oor Harare, daai tyd was Harare, was die township gewees, Salisbury was die stad, so Harare was die township, nou is Salisbury Harare, ek weet nie of daar 'n township is vir die mense het oorgebly, wat hulle dalk nou Harare noem nie, ek weet nie, maar in elk geval, of Salisbury noem nie. Maar Rhodesia was wonderlike tye, ek het daar, jy weet, die Rhodesiërs was typies, ek wil sê typies Brits RAF, selfs van hulle name, ek onthou ou soos Tudor Thomas, baie bakgat ou, Tudor Thomas, en, hele klomp van die ous, Collicott, Bruce Collicott, en, ja, interessant ous, daar was ou gewees, Danny Spivoda, ek dink Spivoda was eintlik 'n tipe van 'n Sweed. In elk geval, ek dink hy het ook 'n paspoort gehad, en hy het op 'n kol het hy gaan vakansie hou daar in Switserland of in Swede, iewers. Toe sy daar op 'n bus, en die ou wat die bus bestuur het, was 'n donker ou, en hy het so gedink, hy is baie snaaks, en hy sê vir hierdie klomp passasiers wat op die bus klim, hy het seker geweet waar Spivoda vandaan kom, toe sê hy, any of you guys from Africa, toe steek ou Danny sy hand op, toe sê die ou van, well, yeah, you can carry your own luggage. Nou Danny was 'n redelike groot ou, toe sê hy van, look, where I come from, I used to kill guys like you. In elk geval, dit was nou een van daai goeders. Maar ja, ons het ook 'n paar keer met hulle, die RLI, daai mense rondgedoen, wat was hy een, het 'n boek geskryf, Ron Reed Daly, het 'n boek geskryf, ek het die boek hier, wat hy vir my gegee het, ja, dit was interessante tye, Rhodesia was great, bietjie meer aksie, in elk geval na daai tyd, toe ek uiteindelik is ek DEX toe, ek het DEX begin vlieg, wanneer was dit omtrent, dit was, ek dink in 75, hier September 75, het ons in Bloemspruit die conversion gaan doen, en ons is 3 ou saam, goeie ou pel vir my, ou Jaap de Pre, ek was natuurlik, jy weet, omdat ek nou 'n bietjie meer senior was, ek was nou al op Cessnas en so aan, en Jaap was 'n relatief nuwe vlieënier, maar hy was 'n ou militêre hand. Jaap was 'n parabat gewees, voor hy die lugmag gejoin het. Fantastiese mens. Ek en Jaap en 'n ander klong ouerige man, Viljoen, dink ek. Ons is die 3 wat uiteindelik 44-heidskader toegestuur is. Ek en Jaap het baie saam gevlieg. Baie goeie tye gehad. En Jaap leef nog, ek het nog so af en toe kontak met hom. Hy bly iewers onder by Cannon Rocks. Maar in elk geval, toe ons nou op 44 kom, dit is nou weer sulke trips na Rhodesia aan die grens, ons baie grensdienst gedoen, dit was maar die lewe gewees. Maar onder andere, het ons ook Rhodesia toe gevlieg, en op 'n kol het, ek en Jaap met 2 vliegtuie, ons het, dit was 'n belangrike besoek, so VIP's, ek het die spul VIP's gevlieg, nou ons het so 'n dek gehad, wat ingerig was, soos jy weet, amper so 'n VIP vliegtuig, hy het net so 9 sitplekke gehad vir die mense, so, ek het daai dek gevlieg met die personeel, en Jaap moes met nog 'n vliegtuig saamvlieg, vir al die vrag en die goeders wat moet saamgaan, en onder andere hierdie ou se bagasie.
In elk geval, ons het so 3 dae besoek daar deur Rhodesia en toe ons nou terugkom. Nou moet ek sê, Rhodesia het in daai tyd, ons het in Suid-Afrika het jy nog margarine was alles so bleekwit, so spierwit blok margarine. Maar Rhodesia het toe al lankal geel margarine gehad. Die het hulle genoem buttercup. Nou daai margarine van hulle het in sulke lang blokke, sê so 5 kilogram blokke, so 'n lang blok, met sulke merke op, so as jy nou by die huis kan kyk, daar's 'n kilogram, daar's 'n kilogram. Maar die goeder groot bokse, nou, ons het altyd van die goeders af teruggebring as ons nou grens toe gaan. Nou, maar nou net vir eie gebruik, maar met hierdie trip het ons nou geweet, hier's nou 'n redelike klomp spasie op hierdie vliegtuig. So die hele eskader wil nou ook buttercup hê, jy weet dan. En dit is gesog. So ons het gesmokkel daarmee nie, maar dit net gegee vir of hulle net geld gegee. Maar in elk geval, ons het so 'n hele supply van hierdie hele paar bokse van hierdie buttercup gekoop. En dit word toe nou 'n Jaap se vliegtuig gesit. Ons vlieg toe terug, ek voor. Ons het, as jy so op dieselfde roete ry, het jy gewoonlik so 15 tot 20 minute uit mekaar uitgery. Nou Jaap is agter. In elk geval toe ons terugkom nou, ons het altyd die roete wat jy gevlieg het, jy oor Hartbeespoort gekom en daar het jy die eerste keer vir Swartkops, waar ons gestasioneer is, sy Swartkopstoring geroep. Eintlik Waterkloof, en ons moes Waterkloof toe vlieg met hierdie lug. In elk geval toe ons nou daar kom, toe ek kontak maak, toe sê die ouens, hulle wil net vir my laat weet dat die douane is daar op die vliegveld. Hulle wag daar. Nou, o bliksem. Hier is nou half probleme. In elk geval nou ek op die eskaderfrequensie kontak ek vir Jaap en ek sê vir Jaap, ja, ons het probleme. Die douane is daar en ons sit met hierdie klomp margarine en hulle gaan vir ons vasstrap. Ek sê, ek stel voor, jy doen so 'n lae circuit oor Hartbeespoortdam en gooi die goed daar uit. Check net dat dit nie iemand op 'n bootjie daaronder is nie, want dit kan sy dag ook heeltemal spoil. En Jaap se woorde aan my was net, man, F dit. Ek gooi niks in hierdie goeders uit nie, ons het betaal daarvoor. Nou, hy het 'n flight engineer, een van ons legendes ook gehad, ou Corrie van den Berg was sy flight engineer. Ja, nou wonder ek wat die hel gaan doen met hierdie klomp margarine. In elk geval, ek land daar by Waterkloof, verplasingssentrale, taxi op tot verplasingssentrale, skakel af, hier kom die 2 douane is uit, maar my vliegtuig is niks, jy wil net vinnig deur kyk, daar stap hulle weer uit met die. Nou staan ons en wag vir Jaap, en sien, hier kom Jaap se vliegtuig in. Nou, wat het Jaap nou gedoen? Hy kom in taxi tot daar voor sy verplasingssentrale, en hy skakel af, en hy wag. Nader kom hierdie 2 douane ouens uitgestap. Nou Jaap maak die deur, jy weet die dek het maar so 'n snaakse deur gehad, jy weet maar. Hy maak die deur oop, sit die trappie uit, en hy staan eers daar onder en gesels met hierdie, maar nou teen die vliegtuig, daar staan hy met die ouens. Nou as jy so teen die vliegtuig staan, dan kan jy omtrent nie sien wat bo gebeur. Hy staan daar en gesels en bedui en hy vertel hulle. Intussen sien ons hier van verplasingssentrale, die dek het so 'n luikie bo op die dak gehad, ontsnap luik. Hier gaan die luik oop, en nou Corrie van den Berg met sy dik lyfie, hy pak hierdie bokse buttercup hier so in 'n ry af op die dak. In elk geval, daar gaan die luik weer toe, hier staan hier die bokse, dit lyk soos 'n taxi. In elk geval, toe nou daar klaar is, nou laat hy Jaap hierdie ouens inklim. Hulle stap deur die vliegtuig, krimkleinik. Jaap stap uit. Hy sê vir weer vir hulle, jy weet, praat weer daar met hulle en sê dankie, wauw. Die bokse weer in. Nou al die bokse is deurgegaan, die douane. Ek moet seker nie sê, daar kom die douane het vandag agter, dan soek hulle goed by my. Maar in elk geval, dit was een van die lekker dinge gewees ook op decks. Want ons het so lekker goeders gehad en baie in die bos, ek jou vertel van die Eheki storie wat ek die engine verloor het ook. So ek gaan nie weer daardeur gaan nie, maar van die ander lekker dinge, ons het die decks partykeer het jy patrollie gaan doen, want jy daar by langs die Suidweskus
plekke soos Movie Bay en sulke plekke het jy gekom. En die visvang, dit was out of this world. Jy weet, daai tyd die vis geloop daar, jy kon vang soveel as jy wil. Ek het op 'n kol, het ek met die dek aan naby Mariental, as 2 wit polisiemanne wat iewers, ek kan nie onthou presies hoe dit gebeur het nie, maar hulle is doodgeskiet deur gevangenes, terroriste wat hulle gevang het. En die 2 is doodgeskiet, maar hulle lyke is toe afgevoer na Mariental toe, na die stof gaan lê het, en hulle sou daar begrawe word, en ek moes al Soontoe vlieg, en ek en my bemanning vlieg toe Soontoe, en ons land daar, en hier kom hierdie klomp. Die mense is daar van 'n plaas af, 'n hele entjie van Mariental af. En die voertuie is met hulle daar weg. Nou sit ek maar daar in die middel, jy weet, daar's nie veel wat daar aangaan op Mariental nie. Sit daar, hier naderhand kom so 'n bakkie aan 'n boer met 'n bakkie, en hy kom aan, hy het so 'n klein seentjie by hom. Hy sê vir my, vra vir my, wat doen ons daar? Ek sê vir ons, hierdie mense gaan vir die begrafnis. Hy sê wel, hulle gaan, dis ver, hulle gaan nie terug wees vir nog omtrent 8 uur. Wat gaan julle doen hier tussentyd? Ek sê wel, ons sit maar hier, dis nergens anders om hier te gaan nie. Hy sê, gee ek om as hy seentjie bietjie kyk na die vliegtuig. Ek sê vir man, nog beter, kom ek vat jou en jou seun gou vir 'n flip. Laai hulle in die dek, vlieg so draai, met hulle baie beïndruk, en hy sê vir my, Cassie, kan jy skiet? Ek sê ja. Hy sê, hy het so 'n paar springbokke wat hy vir die local dominee moet skiet. Sê, kom ons gaan gou, sy plaas nie ver daarvan. In elk geval, ek skiet toe 'n klompie vir die dominee. Hy sê, ek skiet toe sommer 2 vir myself, of wat dit my gee. En die het ek nou daarbo op die grens bewerk, en so aan, en ook lekker dinge, dis van baie lekker trippies. So ek sê, ek gaan nie praat te veel oor die blood and guts nie, daar's te veel mense wat dit al gedoen het. Dan is hy by Skymaster, die spook. Skymaster het baie trips gedoen met die Skymaster, gewone Skymaster. Gewoonlik die entertainment trips is ook met die Skymaster gedoen, wat lekker trips was. Eintlik 'n wille trip van jou jy het nie veel geslaap op daai trip nie. Jy het van die een basis gery na die ander een. Daarna het jy party gehou of saam met die mense gekuier. Onder andere Oseas Reineke, en wat is die ou saamtom wat ek gevlieg het, die groep 2 destyds. Ek het ook vir ou soos wat die ou gesinne van die klein visies wat swem, whatever, Nick Taylor gehad. Ek het vir ou Barbara Ray gevlieg. Op 'n kol ook vir Brannigan. Wat is sy, Laura Brannigan, het ek ook grens toe gevlieg. So ons het 'n paar lekker trippe gehad. En dan natuurlik een trip wat ek wil vertel, ek en nou Charlie van Wijngaard, baie goeie pel vir my. Ons het baie saam gevlieg, op die spook ook, maar hierdie spesifieke vlug, jy weet, Rooikop as 'n basis, dis nou groot leerbasis wat daar is, nie veel, die lugmag het ook sy eie menasie gehad, dit is so 'n contingent daar gehad, maar ons het gewoonlik, is daar inspeksie of 'n troepe oor, jy weet, vrag wat oorgaan, en die vliegtuig gewoonlik het Dinsdag opgevlieg, want jy die Woensdag oorgeslaap, en die Donderdag het jy teruggekom. In elk geval, ek en Charlie is daar weg, en ons het gaan visvang, en al die klas en dinge gedoen. Die volgende oggend het ons nou die vis gelaai, onder in die hul van die vliegtuig, en nou kom die passasiers daar aan, en daar is so 'n aanvallige vlootdametjie. Mooiste paar ek sê maar blou ook, ja. Maar in elk geval, haar rang was 'n adelbos, dis die vlootrang. So ek het vir haar gesê edeltities, want sy was nogal baie goed, baie mooi blou oë gehad, ja. In elk geval, die dametjie kom toe daar aan met 'n moerske groot kalbas. Die ding het iewers daar in die woestyn gegroei. Maar as ek vir jou sê, ek het gesê is 'n pampoen, maar die ding is so groot soos 'n Bedford tyre in die omgewing. Dit is een moesele. Maar hy is goudgeel. Jy tel hom so aan sy steel op, hy is lig, daar is niks binne in hy, lig. Maar sy kom met die ding en sy sê vir my, dink ek is toe nog 'n kaptein of ek was al 'n majoor, ek weet nie. Maar in elk geval, sy sê toe vir my, asseblief, hierdie ding
kan ek hom iewers sit waar hy nie gaan seer kry nie, want hy moet fragile wees. Ek sê nie seker ek sal, dis toe juist, jy weet, daai plekkie agter die vlieëniers waar daai groot tank, die olietank staan, ek sê, okay, niemand kom daar in nie, en ek sal die ding soontoe vat, daar's niks anders wat hom sal beskadig daar nie, en ek dra toch al self die ding in. Ons het destyds nog sulke groen vliegbaadjies gehad, simpel goeders. Maar in elk geval, en ek kry sommer die hele cruise vliegbaadjies, en ek pak hierdie ding versigtig daar in hierdie plek toe, met die vliegbaadjies, dat hy toch nie seer kry nie. En elk geval, uiteindelik klaar, en die passasiers klim en nou moet ons terugry. Nou moet jy ry vanaf Rooikop baie windhoek terug na Pretoria toe, en jy nou daar opstyg, klim jy daar oor die woestyn uit, jy kom daar oor die Kommas Hoogland area, redelike hoë berge, so ons moet nou opklim na 11.000 voet toe, en klim ek lekker, ons is nou rustig, lieflike vroegoggend, dat ons daar opstyg, stil, windstil, en nie veel stampe nie, klim so op, man, maar like ek sê, toe ons so deur 10.500 voet klim, toe is daar een moerse ontploffing hierdie vliegtuig. Ek skrik my gat in 'n krul, want ek dacht, daardie ou ons in ons kanonne geskiet, maar toe ek so terugkyk, kan ek niks agter sien, ek sien net rook, is net rook, en ek dacht, ja, kan nie ou so laag wees om ons hier waar ons, jy weet, ons is nie eers in die oorloggebied nie, want ons geskiet. Maar nou intussen tyd voel ek, maar lyk donker daar agter, maar ek voel die vliegtuig vlieg. Dan kyk ek terug, dan sien ek hierdie rook. Nou sien ek hierdie rook begin so sadig afgrondwers fladder. En so geleidelik raak het minder, en ek kan so deur dit sien, en ek kyk so deur die companion deur daar, en ek kyk so reg op waar hierdie edeltities gesit het, met haar mooi pragtige wit vlootuniformpie. Toes daai vlootuniformpie, sy en die res, so half groen van kleur. Dit is nie meer so mooi pragtig wit nie. Nou staan ek op en gaan kyk wat gebeur hier, maar tussen hierdie goeders, daar lê stukkies pampoen, die wêreld vol. Dis orals. En hierdie as, of whatever, roet, dis orals, die passasiers is die, maar hulle het hulle self ook, hulle melk weggeskrik, almal vir ons. Toe kom ons agter, hierdie pampoen het ontplof, jy weet wat gebeur, die ding is op seevlak, hy die seevlak druk in, en niemand het gedink om 'n gaatjie in die ding te boor nie, want hy het nou seevlak druk daar, en toe ons hier deur 10.500 voet klim, sonder dat ons druk gereeld is, daai lig daar binne sit uit, toe ontplof daai ding. Nou Koos, ek vir jou sê, hy skiet daai ding in stukkies, sulke skerwe, nie veel groter as 'n rand grootte nie, of jy weet, 'n 5 rand grootte stukke, orals. Die roet, die binnekant van daai ding is vermuwe, jy weet, is 'n mif, so mifgroen, dis orals, en daai stukkies het orals gelê. Die mense is besmeer met die goed, ons vliegbaadjies het maar gelyk. In elk geval, ek het altyd gesê, dis my pampoen, ek het die storie geskryf oor my pampoen. Want die rede hoekom ek sê is my pampoen, want weke daarna, elke korkel roep my bevelvoerder, Kali Minnaar, roep my in sy kantoor, en hy sê, die bloody appies het nog 'n stuk van jou donderse pampoen gekry, want hulle hom nog iewers uitgehaal, so dit was my pampoen, maar in elk geval, ek dink, daai ou edeltities het my skoon van haar Christmas card lys afgehaal, want ek het nooit weer van haar gehoor nie, sy was seker nie baie impressed nie, maar dit was ook 'n goeie tyd gewees. Ek weet nie, daar is soveel goeders wat ek oor praat, ek gaan amper haphazard, ek weet nie, jy moet my maar vra waaroor jy meer wil weet. Ja, nou is wel lekker gelag hier so oor die pampoen storie, ek was nie wat hier 'n groot gemors. Maar weet jy, met die eerste video's het daar 'n paar vrae uitgekom. Ek dink is Possie die boordtegnikus. Jy weet, ons mos nou nie 'n vlugingenieur nie. Hy vra my om iets te vra, hy sê, hy wil weet, as jy nou 'n navigator word jy ook gegooi soos 'n studentvlieënier daar in 'n waterplas, of 'n ding in, of is ouens meer opgevoed? Nee, ons het nie dit gehad nie,
Ja, ons het ander goeders gehad, jy weet, op 'n kol. Ons het die een aand teruggekom van 'n trip af. Nou jy weet, ons is nou jong kannetjies, almal nog blink gesiggies en nog nie werklik die harde dinge raak geleer soos die ouer garde gekry het nie. Toe die klomp instrukteurs ons het 'n nagvlieg sortie gehad. Soos nou terugkom, daar was een ou wat ons saam met ons gehad het, of een van die instrukteurs, ou Ken Snowball. Hy het later omtrent 'n generaal gewees, hy is ook nou al dood. Maar Ken het een van hierdie suurbottels, jy weet hierdie groot, hulle het die pragtigste bottels gekry. Ek weet nie of jy goed ooit gesien het, maar hy is omtrent so groot, hy het so tyd, wonderlike vorm, hy lyk amper soos een van die likeerbottels, maar een op steroids, groot. Nou wat die ouens met daai goeders gedoen het, hulle het 'n gat gesny, mooi laat sny, en 'n liggie bo gesit, en dan 'n visdammetjie van hom gemaak. Nou, daai ding het seker omtrent, ek wil sê, seker omtrent 5 gallon water, minstens in hom gehad. Maar in elk geval, ek ken het hierdie ding mooi gehad, en nou aan sy kamer gehad, maar hy het nie visies gehad nie. Toe sê hy nou, ons het net van die nagvlug, ons as die leerlinge, ons moet nou die visies gaan vang. Agter die menasie was so groot visdam gewees. Nou, ek gee my 'n goudvisiedam, jy weet. Nou moet ons hierdie visies gaan vang. Maar voor dit het ons nou so 'n bietjie geïntroduce gewees aan rooiwyn. Ons het nou 'n bietjie rooiwyn gedrink en dit het maar sy effek gehad. In elk geval, nou is ons in daai dam in met ons vliegoveralls nog aan. Nou probeer ons hierdie visies vang. Nou Koos, jy ooit in die nag 'n visie probeer vang in 'n dam. Dis nogal redelik moeilik. Hulle is bietjie vinniger as wat ons was. Toe besluit ons, dis nie fair fight hierdie nie. Daar's net hopeloos te veel visse of te veel water vir hierdie visse. Ons moet so 'n bietjie die water minder maak. Toe het ons met die firebuckets begin ons daai dam leegskep. Ons het hom geskep tot daai visies amper geleopard krol het. Daar was nie eintlik veel meer. Toe het ons nou van die goed gevang en weer die dam vol gemaak. Nou het ons hierdie visies oorgevat na Ken se bottel toe, ons het daar ingesit met die water en dit het pragtig gelyk. En so is almal verwonder ons van hierdie visies wat so mooi swem in die bottel. Hier kom een van Ken se vriende terug van 'n party af en hy het nog so 'n bottel in sy hand ook gesê, "Hey, Ken, I was at a wonderful party," en soos hy so beduie slaat hy daai bottel flarde. Daar moet ons weer visies vang. Dit is oor ons ou Ken se vloer. So ja, dit was die naaste aan 'n watergat. Ons het nie die watergat gehad as navigators nie. Ja, is interessant. Maar ja. Ek wonder of hierdie boortegnikus ook gegooi is in iets. Ons maak nog ander manne daai. Ek het 'n opname hier waar hulle probeer sing het. Wel, nie probeer sing nie, hulle het gesing iets van 'n alouet en ryperd se donkie of ryperd. Ja. Ons het sulke songs gemaak. Ons het nogal, ek kan nie meer al die woorde onthou nie. Oh Dakota, we fly the skies together. Jy weet daai klas van ding, ja. En ja, daar was allerhande songs. Die ou se goede opgemaak. Ek het vertel van die jakkalsgat waar ons games gespeel het soos Who Put the Cookie in the Cookie Jar, Dead Ant. En dan was daar 'n ander game, Cardinal Puff. Jy weet jy het nou jouself leer vermaak op die grens. So daar was eintlik nie iets te doen anders as dit nie. Jy kon gaan sit en lees, maar wie wil nou die hele tyd lees? Jy weet, ons het die boeke wat ons op die grens gekry het was maar deur die dankie tannies opgestuur. Jy weet, is gewoonlik iemand wat sy huis leeg gemaak het. En baie van daai boeke was nie groot literêre waardes nie. Baie cowboy boeke gekry, so ek het baie cowboys gelees. Maar snaaks nog een boek wat ek daar gekry het en ek kom nou nog hier is Commando, die boek van nou Denise Reitz. Ek het nou nog daai boek hier. Dis een van daai. Ek het ook nog my dankie tannie pakkie, die ding wat ek het. So ja, dit was ander daai. Koos, ek sê ek sal dit vir geen geld in die wêreld sou daai goed verruil nie. Jy weet, maar dit was 'n vormingstyd wat daar net nie meer is vir die mense nie. Ek weet nie, dis 'n jammerte dat die jong manne vandag, maak nie saak wat hulle klere is nie deur so iets gaan nie. En dan sal hulle weet, om te toi, dis 'n klomp bolie, jy weet, moenie sulke stront aan jou. Jy het
dit was net 'n ander lewe, dit was 'n wonderlike lewe, en ek het vir jou gesê ook wat ou Chater Mason geskryf het, oor die vlerke, en ek dink, hulle is almal so, ek het saam, toe ek neb was, het ons saam met ons ou gehad, ou Wynand Bloemhof, hy was al 'n kaptein, maar hy was, wat ons genoem het 'n WOP, radio operator, en hy het die kursus saam met ons gedoen, ook nader ons, jy weet, maar nee, ons is nie in die water ingegooi, as navigators nie, maar dit was 'n goeie tyd, dit was 'n goeie tyd, o ja, ek wil jou vertel het van die Buccaneer, tyd op Buccaneers, het ons ook onder andere die HMS Hermes gaan besoek, die Britse vliegdekskip, hy het Buccaneers opgehad, en op die skip was nogal interessante, daar het ons ou ontmoet, hy was so groot ou, met 'n moose baard, hy was ex-Suid-Afrikaner, hy het destyds by Fleet Air aangesluit, en hy het Gannets gevlieg. Ek weet nie of ek die storie vertel het van die Gannets nie. Het ek dit vertel? Maar in elk geval, die Gannets is 'n interessante vliegtuig. Hy het 'n dubbele engine. Dit is nie 2 engines nie, is 'n dubbele engine. Hulle noem dit die Mamba 2 of soiets, as die engine se naam, soiets. Hy is een casing, maar binne is 2 engines. Nou, elkeen van daai engines het 'n propeller aangedryf. Hy het die 2 propellers gehad bo, counter-rotating. Maar as hy nou vlieg vir distansie en tyd, het hy 1 propeller afgesny. Dan lyk dit of daai Gannet deur die lug vlieg met 'n propeller wat doodstil staan, en hy doen manoeuvres. En blykbaar op 'n kom met 'n Capex oefening, met 'n nie Capex nie, met 'n oefening met die Amerikaanse lugmag en vloot. Toe het een van die Amerikaanse vlieëniers hierdie Gannet gaan onderskep. Toe sien hy hierdie ding wat daar rondvlieg met 'n propeller wat stil staan. En hy roep die ander ouens en hy sê, hier is ou St. Pieter, hy vlieg solo. Jy moet kom kyk. Want die ou het nog uitgerook, soos ek sê, hy het sy masker losgeknoop, die canopy teruggeskuif, en hy sit daar in rookpyp. Hierdie masker het die kant toe, en rookdampe wat daar uitsit. Hy sê so St. Pieter en hy vlieg solo, maar in elk geval, ek weet nie of St. Pieter ook in die water in gegooi was op daai kol nie, maar ja, dit was ja, ons het man, ek kan my verlustig aan party van die tye wat ons gehad het. Dit was, ek sê eendag sal my boeke uitkom en dan kan die mense dit lees. Maar so ek sê, my stories is nie oor die oorlog self nie. Hier en daar, Kasinga byvoorbeeld, het ek geskryf oor wat ons gedoen het, en ek het ook geskryf oor die tyd wat ons onderskep is deur die MiG. Ek weet nie of ek jy daai storie vertel het nie. Toevallig die vlug, nou Corrie van der Burg, shame, ek en nou Charlie van Wijngaard het die trip ook gedoen. En nou nou die Skymaster moet boordtegnikus aan boord hê. Nou, dis maar die reëls. Maar as jy eers in lug is, het jy hom nie eintlik so veel nodig nie, maar toevallig net voor hierdie trip, is ook 'n groot operasie wat ons aan die gang gehad het. Toe Corrie het gesukkel met wynvoet gout, en hy kon omtrent nie loop nie. Ons moes gaan vlieg, en ek nou Charlie het hom omtrent in die cockpit ingedra, en hom op sy stoel gesit en vir hom gesê, okay, as ons eers in die lug is, kan hy maar agter gaan sit, want nou, jy patrolleer sekere van omtrent, ja, partykeer ons het ek dink die langste patrollie wat ek gedoen het, was 13 ure. So jy sit in die lug op en af, op daai grens, jy vlieg op en af, gewoonlik 'n spesifieke area wat jy na kyk, en jy luister na die uitsendings. So jy vlieg so 200 myl die kant toe, en dan weer 200 myl op. Maar die keer het ons bietjie verder gevlieg. In elk geval, ons is daar aan die Marienflush, het hierdie MiG ons onderskep. Dit was nogal 'n interessante storie. Hoe Phil Davel is die hoof elektronika leier, en hy sê hulle kry hierdie, hy het hom eers daar in die cockpit ingestap. Jy weet, vriendelik, hy sê hulle het hierdie snaakse radarsein, vreemde radarsein opgetel, wat hulle nog probeer uitfigure. Hulle dink is dalk 'n vliegtuig, maar nie 'n groot issue nie. So rukkie later, toe kom hy weer daar aan, toe sê, hierdie vliegtuig beweeg nader na ons kant toe, hy praat so 'n bietjie hoër stem. En so 'n stukkie later toe sê,
Ja, hierdie ding is besig om te kom vir ons. En toe kom hy lig aan en hy wys hy het 'n missiel lock aan. Nou, op daai stadium het ek daai vliegtuig in 'n duik ingegooi. Jy weet wat jy doen, die Skymaster is maar 'n swaar vliegtuig en nie baie maneuverable nie. Maar as jy vinnig wil grond toe gaan, dan draai jy daai ding so amper op sy sy. Dan trek jy hom in 'n spiraal af. Dan val hy nogal redelik, dan gaan hy redelik af. In elk geval toe ek die ding doen, so ek sê, net na opstyg het ons so Korea agter op die sitplekke, heel agter was daar goeie sitplekke, daar het hy gesit, en toe hierdie ding so af begin spiraal, toe kom hy Corrie vorentoe. Ek weet nie hoe hy beweeg het nie, want jy trek 'n helse klomp G's op daai stadium. Maar hy daar vorentoe gekom, ek dink hy het carpet burns op sy knieë oral gehad, maar toe hy daar gaan sit, en daai stoel van hom, toe sy oë so groot, hy het seker dik raambrille gedra. Sy oë was so groot, gelyk of hy dik raambrille soos kontaklense gesit het. Maar in elk geval, ons vir daar uitgesort, ons het die lok gebreek, onderkant die hoogte van die berge, baie is geseënd om daar uit te kom. En toe sê ek vir die ou, okay, ons gaan nie nou weer op nie, ons gaan nou huis toe. As nou genoeg gepatrolleer. Dit is nie lekker nie, maar in elk geval. En wragtig, so 'n week later word ons weer onderskep deur ons eie mirages. Ander storie. Maar ja, dit is van die interessante hede wat ons gehad het. Dan het daar dinge gebeur soos die een laaimeester op een van daai trips. Jy maak maar vir jou kos daarbo, jy weet, en as jy 13 uur daarbo sit, dan raak jy half honger op kolle. Die laaimeester het vir my 'n blikkie boelie beef gaan warm maak. Ons het so 'n oontjie gehad. Nou, hy het ook gehoor van die oontjie en hy sit hierdie blikkie boelie beef daar en hy maak hom warm. Maar hy het vergeet om die donderse ding oop te maak. Toe daai ding daar binne ordentlik warm, toe ontplof hy binne in daai oond. Hy skiet daai oond dat hy so bol staan. In elk geval gelukkig niks verder opgevoed nie. Maar ja, sulke klas van dinge het ons gehad. En dan later met die C-30's, die drops het ons oor Angola en Mosambik gedoen het. Dis ook ander stories. Lekker, ek weet nie hoe lank praat ons al? Ek praat aan mekaar. Ja, Jy moet vir my sê wat jy ons sit en luister graag hier so. Ek het 'n klomp vrae. Ek dink ons praat al so 50 minute, so ons sal maar laat ons gou deur my vrae gaan as jy nie omgee nie. Okay. En dan kan ons ook natuurlik, maar nou, ek moet vir julle sê, hierdie stories waarvan die kommandant praat is in sy boeke. So met ander woorde, wanneer daai boeke uitkom, maak 'n plan soos hulle sê. Ek wil net graag weet, toe daai Mickey daar in die hande gekry het en jy moes nou afduik met die spook, is daar, wat gebeur? Sit jy al die elektroniese goed af? Of kan mense hom probeer jam, soos die Engelse sê, sy lok wat hy op jou het? Hulle het 'n paar spanners wat daar agter doen, jy weet, maar gewoonlik het jy nie veel kans nie, jy weet, en op daai stadium het jy soveel, die Skymaster, as jy beplan het vir 'n lang trip, jy het nog soveel brandstof aan boord, en dit is high octane, jy weet, as hy jou slat, want het lyk soos daai tyd toe die houbaar meteoor daar by Grootfontein geval het, jy gaan die wêreld verlig. Maar hy sou ons kon afskiet, ons sou hom nie kon jam nie, maar met die vinnige spiraal, jy weet, omdat ons relatief stadig is, en dan 'n hoë tempo van daal het oor 'n klein area, dink ek is die ou redelik geconfused wat daar aangaan. En veral toe hy sien ons gaan hier tussen die berge en was hy nie van plan om self daarin te gaan, en sê gedink hierdie ou is al 'n boer in elk geval. En soos dit is, ou Charlie het net hier langs my die hoogtes uitgeskree, en ek het hier van 8000 voet of 7000 voet het ek begin recover, maar jou tempo van daal is so hoog, en die vliegtuig is so swaar, jy weet, swaar en ek wil sê traag om te beweeg, dat ons waarskynlik so 1000 voet, 1200 voet onder die laagste laar is, as die hoogste grond om ons uitgetrek het. So ons is tussen daai berge. Dit is nie 'n gelyk, jy weet, dis hier en daar pieke wat uitstaan. Ons is definitief
baie gelukkig dat jy nie in een van daai goed vassit. En ek dink dis wat die Mick waarskynlik gedink het. Die ou in die Mick het seker gesê, dit is wat aangaan. Terloops, die ou se call sign, die Mick se call sign, dis Corazon Cinco, dis hart, hy was nogal 'n redelike bekende javel gewees met die Cubane gewees. Corazon Cinco, ek het hom nooit ontmoet nie, maar hy was een van hulle top manne gewees. So dit was sy call sign, en ons is natuurlik net die spook. Maar dit is, ons het die lok gebreek, en ons het ou gehad, ou Mossie Bason, hy was 'n miraasvlieënier wat ook later baie met die elektronika, jy weet, die countermeasures te doen gehad het, en redelike naam vir homself gemaak het, ook met die Israelies gewerk. En Mossie het gesê, dit was die enigste ding wat ons kon doen, en dit snaaks genoeg, daai beweging, ons het nooit die plunge gedoen van tevore nie, jy weet, dit is nooit geoefen nie. Ek het maar, ek wil sê, maar amper impulsief daai ding gedoen om weg te kom, en hy sê, dit is waarskynlik die enigste redding vir ons gewees, daai plunge, dat ons daai hoogte verloor het so vinnig. Maar, ja, by chance. Ja, en ervaring, ons weet natuurlik van kolonel Mossie Bason, ons moet hom nog opneem. Ek verstaan, hy het ook 'n baie goeie boek of twee geskryf. Ja, hy het 'n boek geskryf, baie goeie boek. Ja, Mossie is 'n boffin, Mossie is 'n absolute boffin, hy ken van hierdie goeders. En hy het ook 'n paar baie interessante, harige trippies gedoen. Buite kan die lugmag, wil ek eintlik sê, jy weet, maar ja, hy het 'n paar harige stories gehad. Jy weet, jy het nou genoem van die Marienvloes. Ek laat my dink, ons het opgeneem hierso 'n generaal Borman van Spesmagte, oom Boris, soos ons hom noem. En hy was die ou wat op super beplan het. Dink hy was 'n kolonel op daai stadium. En dit is nou waar Nellis en Steve Coetzee, ek dink hulle Honoris Cruxe gekry het met daai vreeslike geveg tussen 3 bataljone en die vyand. En daar was, dink 232 van die ouens dood van die vyand en op super, as ek nou korrek is, daar rond daai omgewing. Maar daar het iets vreesliks gebeur daar, en ek vra hierdie vraag, want ek het 'n foto van die waar, lyk my, staan daar langs 'n helikopter, dit lyk soos 'n giant, dit lyk soos 'n puma, en daar's 'n helse klomp vis, wat daar voor die uit lê. En na bewering, want nie Nellis of Steve Coetzee wil dit erken nie, en Boris sweer dit het gebeur, het die lugmag, die aviation fuel, wat noem mens dit, moes nie maar die petrol, net vir praat, gevat en gevlieg met daai, kom maar van hulle die pad tot daar, amper waar die mond van die Kenini is. Jy weet, daar is vreeslike goeie visvangwêreld daar, soos hy sê, en daar het ook vis gevang. Ek verstaan, Steve Coetzee het homself verbrand in die son, ek is nie seker hoekom hy in Donnebroek daar rondgehardloop, volgens homself, en toe hulle nou terugkom, en toe die ops aan is, toe is hulle soort van uit petrol uit, en toe moes die lugmag kom met, ek dink 'n Hercules of iets met valskerms en petrol afgooi, dat hulle daai ops kon doen. Nou my vraag aan u is, weet jy iets hiervan? Dus ek weet so vaag weg van daai storie, en dit is waar, dat hulle het gaan visvang. Jy weet, die ouens het dinge gedoen, maar daai foto waar ons visvang, dit is met jeeps gedoen, daai is by Sandwich Harbour gewees, maar ek weet van hierdie storie. Ek kan jou ook sê, jy weet, ons was daar bo gewees toe hierdie klomp Portugese daar van Angola, die Angolese eintlik ontsnap het, en hulle daar by die Konynimond het hulle verbygekom, hulle daar, en daar is hulle ook, jy weet, van hulle daar jy weet, getransporteer terug na Roende toe. Dit was net na die Portugese handdoek ingegooi het in Angola. So daar was redelike bewegings daai tyd. Ek sou 'n bietjie moet gaan kyk. Maar so ek sê, daai op super, en vir jou kan vertel ook van daai ding, klompie jare, ek dink so 2-3 jaar gelede daarna, het ons weer 'n oefening gedoen, toe ek in die dek daar by plekkie met naam van Okkenkwati, toe ek ook daar weer met 'n klomp rekkies,
En hulle het daar gaan kyk. Jy moet eintlik kyk in die lug uit hoe lyk daai Marienvlieë area. Yes, ek sê dis rowwe area daai. Dit is jy weet om daar te beweeg vir die rekkies om daar te voet deur te gaan. Dis iets moers. Maar in elk geval seker so 2 jaar na daai sortie het hulle daar nog 'n AK-47 opgetel wat daar gelê het. En jy weet nooit verwyder is nie. En die bloody ding het nog geskiet. Jy weet so dis nogal 'n robuuste geweer daai AK. Ek het nie baie gehou. Ek het baie met die AK geskiet en ek verkies natuurlik 'n R1 bo enigiets anderste, maar ja, ek dink nie R1 so daai punishment sou hy nie gevat het nie. Ja, Maar nee, ja, AK's was iets anders. Die R1 ek het ook baie van die R1 gehou. Maar het die lugmag ooit iets gebruik en ek weet nou nie wat se Afrikaanse woord daarvoor en jy sê hy staan bekend as die Fulton Recovery System. Dit is waar jy 'n ou basies vasmaak aan 'n ballon. En as die mense wat hier is nou gaan kyk het na die fliek van die Green Berets deur John Wayne, dan wys hulle nogal hoe werk daai ding. Jou is vasgemaak, Ja, jy gaan 'n ballon op en die Hercules daar kom. Soos jy nou so Ja. gehad het hier met die Cessna. nee, Dit het ons nee, ons het ooit nooit sulke gebruik. dinge gedoen. Nee, ons het nooit sulke goed gedoen nie. Jy weet ons het die C30's gehad en daai spesifieke, ek het daai ding gesien, jy weet ek dink hy kom ook in een van die James Bond flieks het hulle hom ook wys hulle het so 'n groot vurk voor. En ja, die ouens het dit gebruik. En nie, ons het dit nooit gebruik nie. Die enigste snaakse goeders wat ons wel gebruik het, toe ek nog 'n navigator was, het ons nog die JATO die JATO opstygings gedoen met die C30. Dis 4 pyle wat jy elke kant daar agter langs die paratroop deur. Elke kant sit jy 4 van daai op, so jy het 8 van hierdie goeders en dan die navigator time daai ding, jy sit hom op die grond as jy vlieg neer, maak jy throttles oop en dan slaat hy daai ruithuis, dan tel jy as navigator die sekondes, want as daai goed afgaan, dan trek die ou terug op die stok. Dan klim jy daar uit, en daai vliegtuig behoort nog nie te kan vlieg nie, jy weet. En dan styg jy op, en dan, ek dink gewoonlik hierso, ek dink was so hier by 13 sekondes brand hy uit, so hier by teen 11 sekondes, moet jy vir die ou sê, stok vorentoe, dan druk jy stok vorentoe, en dan vlieg jy. Maar, dit was immens, jy kon op 'n baie kort stukkie kon jy opstyg. Maar ons het die goeders gebruik op lugskoue, hele paar van hulle. Maar jy weet die snaakse ding, ek weet nie hoeveel nie, was honderde van die systeem wat ons aangekoop het, maar hulle is one-off. Jy kan hom nie herlaai nie, is 'n throwaway item. Plus jy weet, toe die ouens nou klomp van die goed gebruik het, toe iemand by Lugmag HK besluit, en ons kan nie al die goeders gebruik nou nie, net nou het ons dit nodig vir operasies, dan moet ons gebruik. En toe het hulle die goed gestop, dat ons nie meer die airshows gebruik nie, en hulle daar in store gehou, en toe hulle weer hulle oor uitveet, toe is al die goeders Timex, dit kan jy in elk geval nie gebruik nie, so, dit was iets wat ons gedoen het, maar wat ons ook gedoen het, is die lyps, die vliegtuig uitgesit met hierdie roller systeem. Ons het dit baie gebruik in Angola, vlieg jy in Angola en in Mosambik,
kom jy oor die afgooi-stroke, dan kom jy al low level ingejaag met hierdie ramp oop, en op 'n kol druk jy hierdie knop en hardloop. As daai vrag eers hardloop, hulle sit op, elkeen sit met so 3 of 4 groot valskerms, dan word daai goeders daar uitgesleep. Dit klink soos 'n trein wat hardloop, wat jy op jou jy weet, jy hoor nog goed, maar hulle is uit in, ek kan nie onthou, omtrent 8 sekondes hulle uit is, maar die oomblik as hy hardloop, dan skuif die C30 se CFG heeltemal terug. Trouwens, mense het uitgewerk, die CFG skuif omtrent so 20 voet agter die vliegtuig. So jy is heeltemal onbeheer op daai stadium. So die oomblik as jy daai ding druk, moet jy stok vorentoe druk, en as daai ding daar vashak, en nie uitgaan nie, dan gaan jy verongeluk. Maar dit is nogal iets om te sien, as jy daai goed uitgooi, jy weet, en jy kon hom, as jy baie laag, jy kon hulle gooi, daar is oefeninge gedoen, met hulle eiers op die ding gepak het. Daai eiers nie breek nie, jy weet, hy trek hom net uit, nou, val hy ding, en hy is natuurlik op spesiale palette gepak, jy weet, is die houtpalette, maar boop dit is kartonpalette, wat amper soos hierdie eierbokse, jy weet wat hy het so 'n ruffel wat hy die impak opneem. Maar baie van daai goeders, ons het al gesê, ek dink in Angola loop daar, en in Mosambik loop daar nou nog baie dames rond met groen onderklere, gemaak van al die valskerms, daar's van daai goeders afgegooi. Jy het gewoonlik so 4 vliegtuie informasie jy opgestyg, en dan vlieg jy met daai goeders, en dit is langvlugte. Jy vlieg van Rundu, jy vlieg eers op tot by Rundu, daar word jy herbunker, dan vlieg jy, gaan gooi jy van daai goeders aan die kant Nagaas, boe, en Angola gaan jy goeders afgooi, dan kom jy weer terug, en dan partykeer, ons het die een keer, ons oor die een spoorlyn ry, toe gaan daar parachute flares weerskant van ons op, die ou sit vir ons gewag hoor, toe verlig hy daai plek soos daglig, en toe skiet hulle met al wat die yster is, skiet hulle op ons, jy sien net, hierdie truisers is nogal interessant, as jy in 'n vliegtuig is. Ja, eerstens maak jy jouself effentjies bietjie vuil, maar die goed is interessant, hulle trek sulke parabole, jy weet, het lyk amper stadig ook, en jy sien hierdie klomp streepies, truisers, en die probleem is, tussen elke truiser is daar omtrent 7 patrone wat jy nie sien nie. So dis nogal aardig om te dink. Ek onthou ons het een ou gehad, een navigator, Harry, wat is Harry Fik. Hy is ook nou al dood. Ons op hierdie kol wat hulle ook so op ons skiet, toe staan nou Harry, die C30 het 'n gordyntjie gehad dat jy om die nerf kon toetrek. Jy weet dat die ligte wat ons in die cockpit het, nie sy sensitiewe instrumente affekteer nie. So, maar gewoonlik is nie nodig nie. Maar in elk geval toe hierdie klomp truisers daar begin rondtrek, het Harry net eenvoudig opgestaan en sy gordyntjie toegetrek, en hy sê, ek sien niks, ek worry nie eers nie. Ek kyk op 'n paar foto's wat ons by generaal McGill-Alexander gekry het en sal gebruik met sy toestemming hier van 'n Lypus drop, wat baie mooi. Maar dit lyk vir my, jy kom in op omtrent 6 voet, en dan is die vliegtuig se wiele uit, as jy dit doen, of hou jy die wiele? Nee, jy doen, kyk gewoonlik wanneer jy die regte low extraction doen, is jy baie laag, maar dit moet 'n redelik gelyk voorbereide grond wees. En nommer 1, daai hele vrag skuur oor die grond. Jy weet, hy word uitgetrek en dan skuur hy, want hy gaan nie net stop nie. Hy skuur, so as daar nou 'n hobbel is, gaan hy teen hom skuur en dan gaan dit die hele ding. So jy het amper 'n afgooi-strook soos 'n amper voorberei soos 'n vliegveldjie, jy weet. Dan kan jy dit doen. Maar die wat ons gedoen het in Angola was 'n bietjie hoër, jy weet, met ons valskerms. Ons het hulle so op, ek dink 800 voet daar rond het ons hulle gegooi, en dit, jy weet, dan het jy, wat hy met 'n valskerm, hy word uitgetrek met 'n valskerm, maar hy word met die valskerms neergelaat. Ek sê, jy het 2 van hierdie dinge, jy weet, ons het 'n paar verskillende goeders, ons daai heel laag gedoen. Die ou het op 'n kol gesê, jy behoort 'n seksie soldate so te gaan afgooi. Ek weet nie of dit ooit getraai is nie, maar hulle gesê, jy weet, want hulle geoefen met die eiers, en dan jy nou die
wat ons gedoen het meeste van die tyd. Maar dan het ons ander trips gehad waar met die rekkies wat ons high-ho gedoen het. Jy weet, by hierdie ouens, jy vlieg hulle infiltreer, hulle spring uit met hulle valskerms en dan 'n vragvalskerm langs hulle wat hulle in die lug beheer het. Jy weet, radiobeheer. Maar hulle spring uit hier op 30.000 voet. Jy weet, so hoog dat hulle moet suurstof gebruik. En dan vryval hulle of hulle vlieg met hierdie valskerm vir myle wat hulle invlieg in 'n gebied in. So die ouens weet nie waarheen hulle gaan nie. Jy val hulle hierdie kant uit, die ouens het miskien die C30 opgetel, maar hulle tel nie daai mense op nie. So dit was 'n ander oefening wat ons gedoen het. Maar ek het nie veel daarvan gedoen nie. Ek het meer die vrak deel gedoen, baie van dit. Maar van dit was ook interessant. Een van die trippies wat ons gedoen het, weet jy, as jy co-pilot vlieg, sit jy aan die regterkant. Nou nommer 1 vir daai trips, dit was hier by noord van Beira wat ons die goed gaan afgooi het. En met daai trips, dan vlieg jy af na Durban toe, daar word die vliegtuig herbunker, ten volle, dan vlieg jy uit, jy vlieg oos, heeltemal die see in, tot seker so 200 myl die see in, en dan, ek weet nie wie jy probeer bullshit nie, maar dan vlieg jy nou noord aan die ander kant Beira, begin jy nou die land nader. En ons is gebrief dat daar 'n klomp Russiese skepe, spy ships en aan die kant Beira lê en die ouens, jy weet, hulle het al die radar en so jy kom nou laag daarin, maar nou moet jy jou eers vertel hoe dit lyk. Jy weet, jy klim in die vliegtuig in met jou oorpak aan. Oor jou oorpak het jy nou jou survival vest waar jou pistool en al jou ander goeders is. En dan oor hierdie ding sit jy jou Mae West. En dan oor daai ding sit jy jou valskermharnas aan. Maar in geval jy moet spring. Maar ek weet nooit hoekom ons moes so vlieg, maar ons is so laag gevlieg dat jy in elk geval nie kon spring. Jy weet so, jy het hierdie harnas, die valskerms aan die kant, dan moet jy nou opstaan en die ding van aansit, maar ons sou nooit kon spring nie. So, en dan het die ouens nog op 'n kol verwag ons het hierdie staalplate gehad om onsself te beskerm. Nie het hulle gesê, ons moet ook aansit, nou, daar was net nie plek daarvoor nie. So ons het dit onder die stoele gesit, so as iemand van onderaf skiet, dan beskerm jy dan so 'n bietjie die family jewels. So dit het gehelp daarvoor, maar nou sit jy met hierdie goeder, so jy is so ongemaklik dat jy jou vliegtuig se sitplek, die kussings uithaal. Want jy kan nie, daar's nie plek vir jou nie, jy sit heel voor. En dan vlieg jy nou ure so. Nou die C-30 se ligte, landingsligte, so 'n T-vorm ding gehad hier aan die kant. Jy het hom opgetrek, ek dink as jy optrek, dan die C-30 se ligte het onder die vlerke so ingesteek. As jy hom optrek, dan kom die ligte uit en hy skyn so vorentoe. Nou as jy dit nie eers doen nie en jy sit eers die ligte aan en dan kry jy die aardigste gevoel, jy weet, jy sien hierdie kolom ligte wat so maak, dit sê jy disoriënteer. Maar in elk geval, nou is ek baie versigtig daarvoor. Nou gewoonlik so net voor jy die drop doen, en vra die gesagvoerder vir jou net agtertoe te gaan kyk of die vrag alles oké is en laaimeester daar is reg en so aan. So ek moet nou teruggaan, dit is toe net toe ons die land nader, en ek nou moet teruggaan en ek maak hierdie valskerm ook, hierdie belt vir my los, en soos ek die gespe so neergooi, slaat ek daai ligskakelaar. En die twee ligte gaan aan. Dis toe net toe ons oor daai Russiese spyskepe is. Nou is ons 4 vliegtuie in formasie, en jy sien skielik hierdie 2 kolom ligte wat hier afgaan, na hierdie boot toe. Nou dit lyk natuurlik vir die ander ouens of die ligte van die boot af na ons toe kom. So, ons skatter. Ek was nie baie populêr, hoor, ek sê, dat was my bietjie kwaad geweest. Hulle het gedink, dit was nie 'n goeie grap nie, maar ek my pad afgeskrik self, jy weet, maar so daar is allerhande trieke geweest met hierdie goeders, wat jy partykeer probleme gehad het. Ja, maar jy weet, Maar ja. ek het iewers gelees, jy sal onthou in die Tweede Wêreldoorlog, ek meen iets wat miskien kundige, was daar iets met die naam van Coastal Command. En Ja.
Dis die ouens wat gevlieg het oor die see op soek na die duikbote en die konvoërs nou beskerm. En ek het gelees iewers dat hulle daai tegniek waarvan hier nou praat per toeval gebeur het hulle gebruik in die oorlog waar hulle 'n sterk lig sou laat afskyn van die kante van die vlerke as ek dit nou reg verstaan en dan vorm hy op 'n stadium 'n kol. Ek meen die twee ligte moet 'n kol vorm. Dan weet hulle En wat daai se oor seevlak. daai spesifieke ding is ontwikkel toe hulle die dambusters, toe hulle die Möhne en die Eiderdam daar in Duitsland gaan bom met die Lancasters. Kyk, hulle het daai bouncing ball gehad, Vance Wallace het hierdie ding gemaak. Maar hy moes net hy moes 'n revolusie, jy weet, hy het 'n motor gehad wat hom teen 'n sekere hoeveelheid revolusies laat draai het. Maar dan moes hy op presies, ek dink dit was 20 voet, moes hy losgelaat word. Sy hoër was het hy net in die water ingegaan en daar gestop. As hy laer was het hy te hoog gespring of wat. Hy moes presies, en wat hulle daar gedoen het, was daai twee ligte is. En dit is eenvoudig, jy weet, hulle is so gestel dat hulle kom by mekaar op presies 20 voet. So jy vlieg as daai ligte by mekaar kom, weet jy is op die regte hoogte. Hulle het obviously daai tyd nog nie radar hoogtemeters en sulke goede gehad soos wat ons later gehad het nie, maar ja, die boer maak 'n plan, dis wat hulle gedoen het. So selfs die Engelse maak 'n plan, dis nie net die boere nie. Ja, maar weet jy nie, daar was ook ek sou bly noem dat daar's baie goeie flieke dink ek met Dambuster of iets. Maar weet jy, daar was ook in Italië teen die einde van die oorlog was daar 'n klein weermaak, army. Die kleinste army in die hele geallieerde magte, omtrent 200 ouens. Popski's army. Ek sit met sy boek hier want daar's 'n Suid-Afrikaanse koneksie met Popski. Sy vrou en kinders was in Durban. Hy was 'n Pool. En hy het 'n hand verloor daar, maar anyway, hulle het hulle jeeps begin gebruik om verkenning te doen. En daar was 'n Suid-Afrikaanse ingenieur wat deel was van sy eenheid wat toe 'n Duflock, geen idee wat dit in Afrikaans is, op die agterwiele van daai jeeps gaan sit het. En dit het gemaak dat hulle daar teen die berge kon uitneem soos 'n klomp bokke. So dit wys vir my dat in die geskiedenis kan ou dinge leer. Jy kan dis wat hierdie video's ook vir my belangrik maak, is dat iewers hier mag dalk 'n toekomstige vlieënier of 'n ding sit en hy luister en hy dink, "Wow, okay, ek hoor dat hierdie ouens gesê dalk kan ons dit toepas selfs in vandag se tye." Jy weet, dis baie belangrik, maar dit bring my by 'n ander geskiedenispunt. Ons moet miskien daaroor praat in 'n ander episode. Dit is ongelukkig dat baie ouens hier gaan sit en nie gaan weet wat hy bedoel het toe hy gepraat het van die Boyscounts wat afgeskiet is daar in Rhodesia nie. Was van die grootste oorlogsmisdade vir julle wat nie weet. Ja. Maar miskien kan jy ons net 'n klein agtergrond gee, dat ons miskien by 'n ander episode miskien met meer detail praat, want dit is onsigbaar belangrik, want na die oorlog, die Rhodesiese oorlog was dit weer eens probeer, né? In Kenia, ek dink in Nairobi het hulle probeer om 'n El Al Boeing af te skiet. Met SAMs. En hy het ingeboude jammers so goed gehad vir dit toe geconfuse het. En hulle toe nie die vliegtuig raak geskiet nie, maar daai is van die min kere wat 2 burgervliegtuie afgeskiet is deur terroriste en nadat hulle geval het, was die terroriste daar by die wrak en die mense verder vermoor. En wat gebeur, ek kan jou vertel presies, want ek was daar gewees en jy moet gaan luister na 'n boodskap die reverend die begrafnisrede gegee het. Die ding is, the silence was deafening. Maar in elk geval, wat daar gebeur het, die eerste bykant is afgeskiet, die ou het 'n noodlanding gedoen, die vlieënier, en het omtrent almal oorleef. Baie het seer gekry, bene af en so aan, en toe kom die terroriste daar by hulle aan, die ou wat hulle afgeskiet het, en toe sê hulle wel, hulle is nou nie, hulle het hulle gehelp, almal daar op 'n hoop gesit, en toe hulle dood, daar het 'n klomp van die ou sit weggekruip. Jy weet, toe hulle hoor hierdie terroriste kom, so 'n klomp van die passasiers het weggeloop, en 'n paar, ek dink die een aerostessie, hy was nogal die verloofde van een van ons valskermou, so potgieter. Maar in elk geval, sy het haar been gebreek, gehad of whatever,
En hierdie terroriste het al daar by mekaar gemaak en hulle net afgemaai met masjiengewere, doodgeskiet, jy weet. So die ouens het 'n ongeluk oorleef en hulle is toe doodgeskiet. Maar ek dink daar was als en al so 10 ouens wat weggekom het daar. Die tweede een is net so hier afgeskiet. Hy's verongeluk. Ek dink nie daar was oorlewendes in die tweede ene nie. Maar as jy tyd het, jy kan nou nog die boodskap kry, jy kan gaan luister na daai rede wat die ou gesê het, weet nooit, die hele Weste het nooit 'n woord gesê oor daai ding. Nooit gesê hoe atrocious, dis amper soos hierdie Oktober 7 storie in Israel. Maar jy weet, jy kry nou die mense wat daar sê, die Palestynë, jy weet, in Gaza, en kyk wat die Israelies doen. Gaan kyk 'n bietjie, ek het die video gesien, die Oktober 7 video het ek self gesien, en gesien wat daar met daai mense gebeur het. Dis ongelooflik, en jy weet dis nie 'n skaamte video nie, hierdie klomp bloody terroriste het daai video self geneem. Hulle daar in Gaza gesit en feesvier oor hierdie, jy weet, in die res van die Palestynë of die res van die mense in Gaza het op die dakke gedans oor die suksesvol gehad. So hulle moet kry vir hulle, jy weet, ek het nie veel simpatie vir hulle ooit gehad nie, maar in elk geval, dis iets anders tyd, maar nie lyries raak oor sulke goed nie. Ja, dit was Zipras ouens in Como, was dit nie? En Ja, dit was ek dink hy gesit 'n laag op BBC TV daaroor oor hierdie oorlogsmisdade. Maar uit dit uit kommandant het mos gekom die Green Leader uit. Ek dink Ja, dis wat Green die Leader- Russiese lugmag mos toe aangeval het in revenge. Ek dink amper, ek sou 'n bietjie moet gaan kyk, maar ek dink amper Green Leader was net voor dit. Ek dink net dit was nie na daai, ek dink Green Leader, die aanval in Zambië was net voor dit gewees. Maar dis ook 'n interessante storie. Green Leader is ook nou seker so, ek dink so 2 jaar gelede is hy dood, die ou wat Green Leader was. Maar dit was ook 'n interessante tyd daai gewees. Ek gaan opkyk, ek weet die Alzheimer's begin ook maar vat aan nou, vergeet sekere datums en dinge. En ja, ek sal 'n bietjie moet gaan kyk, maar ek dink amper Green Leader was voor daai tyd hoor. Dit kan wees na die tyd. Ek sal nie dit daaroor stry nie, maar ja. Ja, wel as iemand hier sou weet, kom vertel ons. En ek wil net sê laastens ook manne, kommandant het dit voorheen genoem dat met die hekkie aanval wat ons goeie video's op het. En hulle praat ook daarvan. Dis waar hy met sy Dakota opgestyg het met die manne en toe vrek die 2 engines daar net voor Mapache as ek reg is. Maar as julle wil meer weet, gaan luister na die Amazon video ook. Die ouens, die verkenningsouens praat nog steeds met 'n redelike groot oë oor wat daar gebeur het. Party in privaat het vir my gesê nie gedink hulle gaan dit maak daai dag eers tot by die geveg nie. Hulle het natuurlik Ons het ook nie gedink nie. Ja, maar weet jy, dis baie interessant want daar was 2 insidente voor dit wat ons nog die video's moet maak op. Daar was 'n ander aanval op 'n basis so 'n jaar of 2 voor dit. Heerspesmagte wat baie goed afgeloop het. Terwyl by die hekke het natuurlik bietjie van 'n ramp gewees vir hulle in terme van ouens wat noodlottig geskiet is. En ek weet ook hulle het op 'n stadium vir Savimbi gaan red. Net voor dit ook. Savimbi het soort van verlore geraak hier in die begin 70s daar rond. Of miskien net daar toe die Portugese weg is. Daar het iets gebeur. Ek probeer hulle nog kry om die storie te vertel. Ek weet nie of u weet iets daarvan nie. Maar daar het 'n spesmagte span ingegaan en Savimbi gaan uithaal van waar hy ook al was. Ek probeer my kan so iets onthou Koos, maar ek weet nie veel daarvan nie. Ek weet ek self het nogal redelik baie met ou Savimbi te doen gehad. Onder andere het hy self persoonlik vir my op 'n call een van hierdie donderse PPSH's gegee. Ek weet nie of jy die PPSH ken nie. Dis 'n Russiese masjiengeweer met die drom onder. Nou, jy weet ek het op 'n call, ek dink dis na ons daar by Serpa was of whatever, het ek gecomplain dat die R1 was 'n bietjie lank om, jy weet in die dek om daar uit te haal. Ek het iets korter gesoek. Dit was nou voor ons nou die opvou kolf gehad het van die R1. Maar in elk geval, toe het hy vir my hierdie ding gegee en ek het met die ding gaan skiet. En
ek sê, dis die raserigste geweer wat ek ooit hanteer het. Ek dink, nee, ek wil nie met so 'n ding skiet nie. Hy is seker okay. Is seker okay vir 'n Rus om mee te skiet en vir 'n terrorist. Yes, maar daai ding het jou ore seer gemaak. Ek het nie gehou van die PPSA nie. En straks, hy het maar 9 mil patrone geskiet, jy weet, amper 9 mil. Dis nou presies die probleem in Afrika, jy weet, as jy nou moes land daar met SS nou, en nou is 'n ou aan die hardloop en dan kom 'n leeu of 'n mensvreter ding daar op jou af. Ek dink nie jou PPSA is 'n goeie geweer vir so iets nie. Jy het iets nodig met slaankrag. Jy weet wat daai ding kan vir jou weghou. Dis hoekom jy weet, selfs die R4 was nie bad nie, maar persoonlik het ek die R1 gelike. Van alles, die R1 vir my, dit was net vir my 'n bloody lekker geweer. Ek het hom gelike. En ek ken gewere, jy weet, ek baie gejag in my tyd en ek het gewere bymekaar gemaak op 'n kol. Maar van almal, vir my die R1 was okay, hy het groter patrone gehad en jy kon nie soveel van hom laai nie, et cetera. 'n groter geweer, maar ek het gelike van die R1. Dit was my die geweer. Ek het eendag met ek wil nou nie sê presies wanneer of hoe kom nie, maar die vlieënier daar sy het 'n boks gehad wat daar agter gestaan het altyd. En ek vra toe van eendag nou, wat is in hierdie boks? Dit was hoeka in hierdie kasas, jy weet die ding wat die gevlieg het daai tunnel toe. En sy sê nee, dis so, dit is deel van haar escape kit. Ek sê maar moes so groot. Sy sê maar maak hom oop. En daar het sy 'n ding wat sy in die Tweede Wêreldoorlog iewers gekry het, en noem dit 'n drieling in Duits. En dis 'n geweer met 3 lope, en weet jy, hy het amper soos 'n 375 Magnum, dis 'n groot kaliber, dan het hy soos 'n halgeweer aan die ander kant, en dan het hy nog links op 'n .22. En toe sê sy vir my, die ding kom uit die Luftwaffe, hulle het dit aan hulle vlieëniers gegee in Noord-Afrika met Rommelse ouens. Marcel, ek dink Hans Marcel was ook in Noord-Afrika. En dis het sy nog steeds aan die gang gehad. En ek het myself gedink, maar dit is nou 'n genuine goeie prinsip. Dit sal mos nou beter werk as 'n pistoolkaliber in Afrika. Ek meen. Maar Koos, jy weet, toe ek 'n kind was, en ek wonder wat van die geweer geword het, dit was my tante hulle se geweer. Is nog 'n ou dubbelloop halgeweer met 'n loop in die middel onder, en hulle het Puna genoem het. Hy het nog hane gehad. Ek het al baie gewonder, want ek so graag daai geweer weer wou gehad het. Jy weet, dit was, maar ek dink die ding is uitgeskiet gehad. Ek dink op 'n kol het my oorle ouma die 2 die haalpatrone gelyk afgetrek en toe die loop so 'n bietjie seer gekry. Ek dink dis wat met die ding gebeur het, maar dit was 'n 3-loop geweer. So ek sê onder die 2 lope het hy center, het hy sy eie hulle het 'n Puna genoem, was nie, ek weet nie wat die kaliber was nie, was iets soos 'n 303, omtrent daai grootte, maar ek kan nie onthou verder. Ek onthou dit as 'n klein seentjie, wat ek daai geweer kan onthou. Ja, jy weet, ons moet nou gaan hier, maar nou het jy dit genoem het, ek het in Korrigas groot geword, wat in daai jare was bekend as Walbicha. Jy weet daar in Damaraad, ja, my pa was onder ons daar, voor ons met Katima Molilo toe is, wat baie beter was as wel, ek kan nou nie so sê nie. Maar daar was 'n ou Duitse oom, hy het so 'n klein vliegtuigie gevlieg, het geen idee wat nie, lyk soos 'n Cessna 1 engine. En hy was by Stalingrad afgeskiet. En hy het altyd Jy praat nie van Tigri Kessler nie. Kan seker wees, kyk vir my was hy 'n oom. Ek praat hier van die 70s. Ek meen, ek was 'n kind. Ek kom net geken as die oom. Tigri Kessler, hy daar naby Helmeringshuisen het hy geboer. En in elk geval, die Duitse, hy was by 'n deel van, ek dink 109 eskader, 107 eskader, en hy het 'n Piper Cherokee gehad. Nou, Tigri het daai Piper Cherokee, het hy 2 AK-47's onder die vlerke gemonteer, en tussen die sitplekke het hy 'n gat ingesit, en sy gaslok of iets genoem. Daar het hy 3 granate. Die granate, obviously, met pen uittrek, en met daai granaat met sy hendel gaan nou in. 3 van hulle, ek dink die eerste een is rook, en dan White Force, en dan 'n HE, met so 'n plunger. Dan het hy nou ingekom met hierdie Cherokee,
En met die AK-47 het hy die ous geroer eers al onder op die grond, en as hy verbygaan het hy hierdie ding getrek, en hy hierdie handgranate laat uitkom. Nou, Tigli is uiteindelik hy dood op die grens, en hy het 'n noodlanding met die vliegtuigie gedoen, toe die ding omgeval, toe val die handgranate uit hierdie houer uit, en hulle is lewendig, so hy het homself opgeblaas op die einde van die dag. Maar interessante ou gewees, ek het nog sy foto ook hier iewers, Herr Tigli Kessler, absoluut 'n ongelooflike Duitser, hy het so 'n groot walrus mustache gehad, karakter soos jy nie kan glo nie, maar in elk geval, hy kom maar van Helbring selfs in sy plek af, sy area af. Ja, ek is nou jammer om te hoor. Ja, ek het gehoor van die oom wat dood is in die vliegtuig wat op sy dak lê, op sy vlerke nou. Ek het nie besef is dieselfde oom nie, maar ek het gewonder oor daai snor van hom. Ek het gewonder hoekom hy nie lid van die RAF was nie. Jy weet, hy het vir my gelyk soos 'n RAF ouetjie. Hy toe kom eendag gevra en toe die oom vir ek sê dat vlieëniers het nie lugmagte nie, hulle is vlieëniers. My lank gevat om te figure wat hy probeer sê vir my, maar ek dink deesdae, jy weet, die ouens die praat dieselfde taal. Ja, nee, Herr Tigli, daar was daai eskader, was 'n paar interessante Duitsers daar gewees. Almal daar uit die velde uitgekom. Ek kan nie van die ou se name onthou nie, maar ons het altyd destyds daar by die, soos in Windhoek is, daar by die Touringhalle hotel het ons gaan met die ouens gaan konfereer en 'n paar drankies gedrink. Dis daai klas van dinge, jy weet wat ek nou sê, nou skielik kom ou weer op 'n ding, miskien moet ek 'n storie skryf oor ou Tigli ook. Nee, dis wonderlike tye daai. I wouldn't change it for the world. Koos, ek was so geseënd in my lewe, regtig. En hierdie Malemas en hulle kan hulle moer vlieg. Ek vra nie om verskoning daarvoor nie, ek was daar, en ja, I enjoyed it. Wel, jy weet nie, ons kan dit nou saam met u geniet, want dit is ons lekker om hier te luister. Ek sal net afsluit, want die katte soek nou kos en hulle begin my hier aangluur. Is dat, jy weet my oorlede vrou, elke keer as ek praat met vlieëniers, dan kry ek nie help om aan haar te dink nie. En sy was 'n weird mens in die lug. Ek het die laas vertel dat sy het geen sin vir humor gehad met haar pre-flight nie. Die ander snaakse ding wat sy gehad het, is behalwe daai snaakse oorpak van haar, die Lomex of iets. Jy weet met die klomp pockets, wat jy dit hem, jy weet op flightsuit, het sy handskoene gehad. Ja. En ek vra toe van eendag, wat is jou handskoene nou vir? En sy sê, nee, as jy begin, as jy nou begin sweer daarso, jy weet. En, alright, dit maak vir my sin. Is nie so erg nie. En nou rukkie sê sy, nee, Koos, weet jy, nee, actually, dis nog so 'n manier gehad, dus hy Koos gesê het, Koos, sweet. Sy sê vir my, nee, dis eintlik is die vliegtuig van die brandstof. So dat dit haar kan beskerm, dat sy kan dan nou vlieg, dat ek kan spring. En jy weet, dis die klein goedjies waaraan die vlieëniers dink, wat die ander mense nie aan dink nie, jy weet, wat ou nie besef, hier so vliegtuig aan die brand, die ou beskerm sy hande brand, om te probeer seker maak dat sy passasiers gaan nie dood nie. Dit is 'n edele motief, is dit nie? Ja. Ek het nou nog my laaste stel handskoene wat ek getrek het, die laaste van die suede handskoene. Hulle is nog splinternuut. Hulle daar in my kroeg. Jy weet, die ander ding is wat gebeur, jy weet, jy het allerhande drade en radio of elektriese drade wat hardloop, as hy aan die brand is, kan jy hom dooddruk met die ding, of jy kan hom uitdruk sonder om jou hande, dit is waarvoor daai goeders daar is. En dan vir ou soos wat ons was op die dek, dat jy jou eie laaiwerk moet doen, jy weet, jy beskerm jou hande, as jy hierdie kratte, jy weet, in ammunisiekratte, party van daai goeders het splinters en al sulke goeders aan, jy weet, so jy laai daai goed self, dis maar om jou hande te beskerm. Nou ons het deur daai handskoene gaan teen 'n redelike tempo, nou dit moet sekerlik 'n duur ding wees, want dit is 'n pragtige handskoen, dit is regtig 'n lekker sagte handskoen, en jy vlieg met hom, jy sal altyd sien, jy weet, die duime en die goeders gaan deur, dis waar jou trimmers op die vliegtuig is, jy kan nie glo dat daai bietjie, die trimmers rol, hy vreet naderhand hierdie ding deur, so,
Maar ek het 'n splinternuwe stel hier wat nog nooit gebruik is. Hy hang net daar in my kroeg is om my te herinner aan die goeie ou dae. Maar daai handskoene is nie in 'n nuwe vliegtuig nie, is dit? Dit sal nie in 'n Boeing of 'n Airbus of 'n ding wees nie. Nee, maar daai ouens nee, hierdie is spesifiek lugmag, jy weet die Airbus en die goeders niemand is veronderstel om jou te skiet in die goeders nie, jy weet so hierdie is maar en jy's ook nie veronderstel om self te laai nie, jy weet as jy nou vat 'n Airbus vlieënier hy doen nie eers sy eie vlugbeplanning nie, jy weet hy kom by die vliegtuig aan dan is alles om gedoen en hulle gee vir hom 'n dokument en sê dis jou vrag, dis hoe hy gelaai is. Jy teken net, jy weet so hulle is 'n bietjie anderste as ons. Ons moes alles self doen. En jy self jou CFG's en daai goeders gaan uitwerk en weet pragt moes skryf, partykeer verkeerdelik. Maar vir al die ponges het ons baie keer gedrop. Hulle sê vir jou hierdie krat weeg 300 pond. Nou, ek kan nie 300 pond optel nie, ek weet hy's donder swaar. Maar dan sê hy intussen tyd 300 kilogram. So het ek vergeet wat die ou se naam is met die Transol opgestyg by die een plek toe sê ja, ek dink hy was so iets soos 12.000 pond oorgewig. Amper het nie gemaak nie. Jy weet 'n vliegtuig is 'n snaakse ding. Jy weet hy's gebou om as die engines loop, kan hy ver oorgewig vlieg. Maar as daai engine staak, jy weet dan sy skielik in die verkeerde area. As jy 'n vliegtuig se CFG reglaai terwyl alles goed gaan, die engines loop, dan is jy maar oorgewig wees, hy sal vlieg. Maar dis nou, onthou hy's alles wat jy, die nommers wat jy kry, laat hulle toe vir daai fraksie wat jy bietjie oor is, et cetera. So, jy kan redelik oorgewig. Ek het met daai dek, die hekkie was ek 'n helse klomp oorgewig, 'n klomp. En hy het goed gevlieg tot die engine gekalf het. Dis toe dat ons begin sien dat hier kom nou drama, maar in elk geval. Ja, dis wat gebeur. Wel, ek neem aan as hy so die drama daar kom, gaan jy af onder toe. Daar's nie 'n manier hoe jy engine restart of iets op daai hoogte nie. Wel, jy kan nie, kyk, daai engine, die hele silinder het afgekom, jy weet, hy's amper aan die brand, hy was baie kluis om te, jy weet, hy het vasgeslaan ook op die einde van die dag. So, daar's nie 'n manier wat jy hom gaan restart nie, maar hy het geloop nog die hele pad, so ek het net gesê, hou net, jy weet, solank hy hou, en dis nou snaakse ding met 'n piston engine, gewoonlik vliegtuig engines, veral as jy so baie silinders het, soos die ding gehad het, terwyl hy loop, sal hy aanhou loop, maar sny hom, jy sal nie weer gestart kry. Jy weet, dis hoekom ek sê, ek vertel, as ek toe teens aan die ding wou raak, toe sê ek van my, ek sluit jou vingers af, as jy aan hy ding. Jy weet, so, nee, terwyl die ding loop, voeter jy nie rond met hom nie. Jy hou hom in die gang. Maar mag ek jou vra, heel laaste vraag, want ons is al so ver verby die tyd wat ons moes wees, maar dit is so interessant. Terwyl jy nou daai noodlanding gedoen het met die klomp manne van een verkenningsregiment daar agter, enige benoude geluide van hulle af, of doodse stilte, of 'n gebed, of iets? Niks. Miskien het ons, nee, die hele tyd, jy weet, en ek meen, daai ouens moes daai deur die venster kon daai engine sien, daai klomp vonke, so niks van hulle nie, jy weet, so ek sê, jong, daai verkenningsous, hulle is iets anders, hulle is daai mense, jy weet hulle klaar nie, so ek sê, een het nog 'n klein jakkalsie by hom gehad, die jakkalsie het nie eens geklaar nie, maar in elk geval, en jy weet, baie van daai ouens het nie sitplekke gehad nie, hulle het op die grond, daar was nie sitplekke vir hulle nie, ons is streppige oor die ding span, om hulle vasthou, so, dit was heeltemal buite die kurwe wat ons daar gevlieg het, maar, jy weet, en selfs toe ons geland het, toe ek nou nie kan taxi nie, want hierdie vliegtuig so swaar, kan jy nie op een engine taxi nie, hy ry net in cirkels. Maar die ouens het uitgeklim en hulle is onmiddellik na die Transols te vervoer, want toe moes hulle al vlieg. So, daar was nie eers tyd vir hulle om te sê, sjoe, of whatever nie, alles, jy weet, toe ek uitklim, toe staan ek alleen by die vliegtuig, dus hulle klaar weg. Maar in elk geval, daai ouens, ek haal my hoed af, jy weet, ons het natuurlik baie nou, of nie sal sê, gewoonlik redelik nou met die direktie saamgevlieg. En ons was pelle, jy weet, ons het, byvoorbeeld, hulle het in ons kroeg ingestap,
na hulle hartelus en ons by hulle kroeg ook. Jy weet so, ons het redelik, ons het hulle almal geken. Ek het vir Jan Blou en al die manne, Charles Nodee, al die manne het ons geken, goed by name. En dit was, hulle was ons maatjies. Ons het ook geweet, as ons iewers afgaan, is hulle die ouens wat ons kom haal. Jy weet, dis die chopper manne en jy weet in die chopper manne, jy moet definitief koos. Jy moet 'n plan maak om meer met die chopper pilots ook te praat. Want ek sê, daardie is nou die backbone van die lugmag gewees vir hoe lank. Jy weet, ek wil amper sê soos ou Koos Dellery in die Boereoorlog. Koos Dellery het die eerste skote geskiet daar by dink Tweefontein of whatever, die eerste skoot van die oorlog geskiet en hy het die laaste skote ook geskiet. En so was die chopper man. Hulle die eerste, daar was nie omdraai vir daai ouens nie. Ek sê van daai ouens hulle is bly my hier is. Jy weet ons, in die lugmag, ons het nou die fighters en die transport en die chopper ouens, en ons het elkeen jou eie ding en ons spot mekaar, maar ek het die wêreldse respek vir enige chopper pilot van die Boste era. Hulle was eisters, almal van hulle was eisters, groot eisters. En dankie vir hulle. Dis al wat ons kan sê, Albei, en jy weet, die wondere van daai oorlog was dat jy het geweet as jy die lugmag geroep, nou ons het gekom. As dit enigstens moontlik was om hom te kom, het hy daar gearriveer. Vreeslose ouens, dit was werklik ook altyd professioneel, jy weet, dit was ook altyd, as jy staan op 'n padshow byvoorbeeld, voor jy nou vliegliewers heen, dan is die lugmag ouens daar, die flight crew, en die kaptein sal gewoonlik verduidelik wat so hoogte hulle gaan vlieg, gewoonlik 10.000 voet seker hy gaan onthou, en dit en dit en dit en dit, jy weet, dit was alles baie groot vertroue in geboesem, behalwe die een keer met ek dink dit was 'n Transall, wat hulle die vliegtuig se chassis geknak het daar, het druk 'n knoppie of 'n ding en die ding sak. Dit was asof hy, jy weet, hy raak laer, hy gaan af na 100 toe. Ja, en hy gaai afgeskrik, en ek het nie gedink dit snaaks nie, die ding het gebreek, en hy sit ons nog 4 maande, en dit is vreeslik sin vir humor wat die lugmag ouens het. En kyk, die Transall kan, hulle noem dit Neil, die C-30 kon dit nie doen nie, maar die Transall kon Neil, dat hy daai ding bietjie laer maak, dat jy voertuie makliker kan inry, et cetera. C-30, die Transall was eintlik 'n moerse airplane, hoor, dit was, as ons nie so 'n baie hoë area gehad het nie, veral as jy by die kus langs is, en dit was 'n vliegtuig wat gevlieg het soos 'n fighter, jy weet, hy het airbrakes gehad en dive brakes gehad en hanteer soos 'n droom. Beter as die C-30, daai opsig. Maar nou ja, die C-30 4 engines en hy voel altyd bietjie veiliger, 4-2 is altyd 'n bietjie beter. Maar ja, nee, die Transall is something else. Maar so ek sê, ek dink jy moet bietjie meer, ek weet jy het ou Neil gekry, Neil Ellis, ek en Neil het saam begin in die lugmag as vlieëniers, so op dieselfde kursus gewees. Maar jy moet 'n paar meer, jy weet Neil se stories is baie meer wat hy nou later hier in Afrika rondgevlieg het. Jy moet eintlik wel meer kry om sy lugmag stories te vertel. Jy weet, daai ou het ook hier in Norris Crooks en weet meeste van die chopper ouens wat dit gekry het, so Arthur Walker ook, Arthur is ook nou al lank dood. Dit was 'n toss-up, hulle wou hom eers kort marshal, jy weet, en dan kry hy die, want hy het fisies, soos jy sê, hy het mense gaan uithaal, wat hulle vir hom sê, nee, jy moet nie ingaan nie, ons gaan dalk die vliegtuig verloor. Arthur het net gesê, man, dis my maatjies, ek gaan haal, jy weet, en so dit is hoe daai ouens is, maar ek dink, jy weet, die lugmag met ons opleiding, jy weet, niks te doen met dissipline nie, jy weet, wanneer jy in jou vliegtuig kom, dan is dit soos 'n boek wat afspeel, jy doen, jy dink nie, jy doen, jy weet wat jy doen, en dit is volgens jou gebooie wat jy dit doen, jy weet, en dan het jy eintlik nie tyd om bang te raak of iets nie, ek weet nie, dis 'n snaakse gevoel, ek het self na daai haalstormvlug wat ek gehad het, ek was nooit vir een oomblik bang in die lug nie, maar toe die vliegtuig uiteindelik stilstaan, toe gee my bene in, toe sit ek daar in die modder op die haal, jy weet, toe kan ek nie loop nie, tot hy Errol begin sing het, en hy kan nie baie goed sing nie, maar toe staan ek op, maar jy weet, terwyl die ding gebeur, dan is soos reflekse, jy weet, jy gaan aan, daar is nie tyd wat jy
dink, o hel, wat gaan hier gebeur nie. Jy dink en jy doen. It's crazy, ek kan dit nie vir jou, en jy voel gemaklik, jy weet, dis wat jou opleiding vir jou gesê, dis wat jy doen, en jy doen het. That's it. So jy nie baie tyd om te dink en bang te wees nie. Selfs in die ding van EHEC, ons het gevlieg, ek geweet as ons afgaan, is ons dood, daar is nie 'n twyfel nie, maar jy gaan en jy doen en jy moet. Ja, jy is nie in 'n paniek situasie nie, jy kan dit nie doen nie. Ja, weet jy, ons gaan nog baie praat. Ek bedank jy hierso. Ja, is interessant manne. Julle weet, die een gesprek gaan na die ander gesprek en dan kom dit terug en dan gaan dit weer. Almal van julle sê asseblief kom praat met ons, al die vleeniers ook, ek versprei die woord tussen hulle. Ek is seker die ouens sal nog kom teen 'n spoed. Enige ou hierso, asseblief manne, moenie dat jy weet dat jou storie sal met jou tot sterwe kom of iets gebeur met jou nie. Kom praat met ons dat ons weet, jy weet, daar's 'n ou liedjie wat ek gesien in die veterane, hulle sing dit ook, Old Soldiers Fade Away, of so iets, van iets in daai lyn. Jy het nie nodig om weg te fade nie, jy weet, jou storie kan altyd bly lewendig op die internet en mense kan leer van jou. En dit gaan nou ook daaroor om jou eenheid te beskerm, die trots wat in jou eenheid was, of in jou eskader, of waar jy ook al was. Jy weet, daar was 'n tyd toe dinge anders was as wat dit vandag is. Ja, dis die probleem. Ek meen, ons het trots op wat ons bereik het, en die paar ander ouens, dink ek met respek, het geen trots met hulle niks bereik nie. Miskien sal hulle nog in die toekoms iets bereik, en ons bid en ons hoop so, maar ek het nie hoop vir hulle nie. Maar in elk geval, het ons nou nie, dis maklik vir my om te praat, ek sit hier in die buiteland, maar ek wil net veel ouens sê, ons beplan ook om te gaan na Khe Sanh, dis in Vietnam en Dien Bien Phu en die ou Saigon en daai plek om opnames vir julle te maak. Ek weet die Lypus drops en die goed waarvan kommandant gepraat het, is grootskaal gedoen in die begin by Khe Sanh. Dis hoe hulle hom ingebring het laag. Die probleem is natuurlik so terroriste daar sit met hierdie 23 mm van hulle en ander goed. Dit is nogal wat manne moet, dink ek, vir daai vragvlieënier om daar doodstil te sit en daai vliegtuig steady en level in te bring. En jy weet, terwyl hulle op hom skiet, daar want hom raak skiet, het hy groot probleem, en hy het van die C-31 half geskiet. So dit vat 'n man om so iets te doen. Man op 'n perd sê hulle, nie iets op 'n buis op 'n donkie of iets nie, ja, daar's 'n uitdrukking. In elk geval, kommandant, 1000 dankies en sterkte vir môre, en ek hoop om u vinnig weer te sien. Mag die Here julle almal seën. Thank you for watching. Please like, subscribe, and ring the bell to receive notifications.